Tydens 'n skoolpartytjie smeek twee tweelinge van die miljoenêr hul oppaster om voor te gee dat sy die ma is wat hulle nooit gehad het nie. Voor volledige gesinne onthul die seuns die pyn wat die afwesige pa nooit besef het nie. Wanneer die sakeman aankom en hulle in haar arms sien, verander die stilte in trane en skuldgevoel. Op daardie oomblik herleef vergete liefde en 'n eenvoudige versoek verander die lot van die vier vir altyd. Die oggendson het deur die vensters van die dakwoonstel in die Hermanusbuurt, Wes-Kaap, ingestroom. Die goue strale het die engelagtige gesig van Rafal verlig, wat sy tweelingbroer Michiel dopgehou het terwyl hy sy skoolskoene se veters met vasberadenheid vasmaak. Alhoewel hulle fisies identies was, met golwende bruin hare en heuningkleurige oë, kon hul temperamente nie meer verskil nie. Michiel was metodiek en georganiseerd, Rafal dromerig en spontaan. Is julle gereed, seuns? Die drywer wag reeds, roep Luisa, die 25-jarige oppaster, terwyl sy die kamer binnekom met die kleurvolle rugsakke. Lank met 'n donker vel en swart krulhare wat oor haar skouers val, het Luisa 'n aansteeklike energie uitgestraal, selfs om 7:00 die oggend. Tannie Lou, gaan jy regtig vanmiddag na die skoolpartytjie toe, vra Rafal, terwyl hy van die bed afspring, nog met een sokkie halfpad aan. Natuurlik gaan ek. Ek het beloof, nie waar nie. En ek hou altyd my beloftes, antwoord sy, terwyl sy sy uniformhemp se kraag regmaak. En pa? Hy het ook beloof, herinner Michiel, met 'n stemtoon wat hoop en ongeloof gemeng het. Luisa haal diep asem en probeer die regte woorde kies. Hoe om aan twee 8-jarige kinders te verduidelik dat hul pa, die sakeman Gustavus Meiburg, waarskynlik vasgevang sou wees in nog 'n belangrike vergadering. Die afgelope weke het sy 3 notas oor die skoolpartytjie vir hom gegee, benewens talle boodskappe. Die antwoord was altyd dieselfde: ek sal my bes doen, Luisa. Dankie dat jy my herinner het. Jou pa het gesê hy sal baie probeer om daar te wees, antwoord sy uiteindelik, en vir my om beloftes te maak wat sy nie kon nakom nie. Rafal en Michiel het na mekaar gekyk. Hulle het daardie antwoord reeds geken. Kom, vat julle rugsakke. Daar is vandag 'n wiskundetoets, nie waar nie? Luisa het van onderwerp verander en probeer om hulle op te beer. Op pad skool toe, binne in die luukse motor, het Luisa die tweeling deur die trispieël dopgehou. Sy het al byna 3 jaar vir die Meiburg familie gewerk en het daardie kinders liefgehad asof hulle haar eie was. Sy het elke uitdrukking, elke gewoonte, elke bekommernis wat hulle gehad het, geken. Sy het geweet dat hul stilte daardie oggend meer as net eenvoudige slaap beteken het. Die seuns het hul ma, Elise, tydens geboorte verloor. 'n Skielike komplikasie wat niemand verwag het nie. Gustavus Meiburg, destyds 26 jaar oud, het homself op dieselfde dag weduwee en pa van 'n tweeling bevind. Volgens die huishoudster, mevrou Marlene, wat reeds voor die geboorte van die seuns vir die familie gewerk het, was hy nooit weer dieselfde na daardie dag nie. Hy het hom in sy werk verdiep, die Meiburg Konstruksiemaatskappy se besigheid oor die hele Suid-Afrika uitgebrei, miljoene opgehoop, maar dit het gelyk asof hy 'n deel van homself in die verlede agtergelaat het. Luisa het die dag van die werksonderhoud onthou. Sy het verwag om bedorwe en ondraaglike kinders te vind, soos die kinders van ryk families waar sy reeds gewerk het. In plaas daarvan het sy 2 beleefde en aandagbehoevende seuns gevind, wat haar met 'n mengsel van nuuskierigheid en hoop aangekyk het. Dit het nie lank geneem voordat sy op hulle verlief geraak het nie. Is mevrou die ma van die seuns, vra die skoolsekretarisse toe sy haar sien hoe sy die tweeling op die eerste skooldag vergesel. Nee, ek is die oppaster, antwoord Luisa, en let op hoe die tweeling se skouers effens gesak het met haar antwoord. Sedertdien het sy alles in haar vermoë gedoen om die leemte te vul wat deur die afwesigheid van die ouers gelaat is, die ma wat hulle nooit geken het nie, en die pa wat, hoewel lewend, selde teenwoordig was. Dit was sy wat met huiswerk gehelp het, wat pleisters op geskaafde knieë geplak het, wat stories voor slaaptyd vertel het, en wat gehardloop het om nagmerries in die middel van die nag te kalmeer. Ons is hier, Tannie Lou, kondig Rafal aan, en ruk haar uit haar gedagtes. By die skool het Luisa die seuns se rugsakke reggemaak en gebuk om op hul hoogte te kom, onthou, koppe omhoog, rug reguit en baie selfvertroue in die toets. Julle het hard geleer, julle gaan dit uitstekend doen. Kom jy ons haal vir die partytjie, dring Michiel aan. Ja, ek sal stiptelik om 2 uur wees. Gaan nou, ek wil nie hê julle moet laat wees nie. Luisa het dopgehou terwyl hulle na die hek gehardloop het, en die inspekteur mevrou Gilia met identiese glimlagte gegroet. Sy sug en dink aan die partytjie wat daardie middag sou plaasvind.
Dit was gesinsdag by die Professor Carolina Brink Laerskool, een van die mees tradisionele skole in die Suid-Kaap. Daar sou opvoerings, speletjies en 'n spesiale middagete wees. Die meeste kinders sou vergesel word deur ma's en pa's, oumas en selfs ooms. Die tweeling sou waarskynlik net haar hê. Terug by die woonstel vind Luisa mevrou Marlene besig om die onberispelike kombuis te organiseer. Op 65-jarige ouderdom het die huishoudster gelyk asof sy die energie gehad het om 3 herhuise gelyktydig te bestuur. Dit was sy wat alles aan die gang gehou het in Gestafe se konstante afwesigheid. Het die baas al gegaan, vra Luisa, terwyl sy vir haarself koffie inskink. Hy het voor dagbreek vertrek. Het gesê hy het 'n videokonferensie met beleggers van Hong Kong, antwoord mevrou Marlene en skud haar kop in afkeuring. Ek het 'n nota op die bidkassie gelos om hom aan die seun se partytjie te herinner. Ek dink dit sal nie help nie, mevrou Marlene. Soos altyd, sug Luisa. Daardie man. As mevrou Elise geleef het. Die huishoudster het die sin in die lig gelaat hang en haar aandag weer op die skottelgoed gevestig. Luisa het die oggend spandeer om die seun se klere te organiseer en vooruit te werk aan sommige take vir haar pedagogiekstudie, wat sy saans bygewoon het. Sy het 'n gedeeltelike beurs gekry en as oppasster gewerk om die res van die klasgeld te betaal. Die werk by die Meiburghuis was perfek, sy het 'n gemaklike kamer, goeie salaris en het die kinders aanbid. Die enigste probleem was om die tweeling se stil lyding te sien weens die afwesigheid van hul pa. Om 10:30 was sy reeds gereed om hulle by die skool te gaan haal. Sy het 'n eenvoudige maar elegante donkerblou rok gekies wat by haar lae sandaal gepas het. Sy wou presentabel wees vir die partytjie, wetende dat sy die Meiburg familie sou verteenwoordig. Toe sy by die skool aankom, het sy die binnehof reeds versier gevind met kleurvolle ballonne en plakkate deur die studente gemaak. Onderwyseresse het heen en weer gehardloop en die laaste besonderhede georganiseer. Ouers het begin aankom, sommige duidelik direk van die werk af, met pakke en tasse. Luisa het op 'n bankie naby die hek gaan sit en gewag dat die klok lui. Sy het die families dopgehou wat aankom, ma's wat hul kinders se hare regmaak, pa's wat swaar rugsakke dra, oumas wat versteekte lekkers uitdeel. Dit was 'n toneel wat haar altyd gelyktydig ontroer en hartseer gemaak het. Die klok het gelui en gou het die kinders uit die klaskamers begin stroom en gehardloop om hul familielede te vind. Luisa het Michiel eerste opgemerk, wat kalm gestap het, sy oë wat die binnehof deursoek het vir haar. Rafal het kort daarna verskyn gehardloop en woes gewaai. Tannie Lou, jy het regtig gekom, roep Rafal en gooi hom so hard in haar arms dat hy haar amper omgestamp het. Ek het gesê ek sou kom, nie waar nie, glimlag sy en omhels hom terug. Hoe was die toets? Dit was maklik, antwoord Michiel, wat meer ingetrokke naderkom, maar ook Luisa se omhelsing aanvaar. Pa het nie gekom nie, nee. Luisa voel haar hart saamtrek. Hy kan nog aankom, Michiel. Die partytjie het skaars begin. Die 3 het na die area gestap waar die opvoering sou plaasvind. Daar was 'n klein verhoog opgerig en stoele vir die ouers georganiseer. Rondom was tafels met versnaperinge en sappe. Onderwyseresse het verbygegaan en naambytjies uitgedeel met die name van die kinders en hul begeleiers. Kind se naam, vra 'n onderwyseres en kom nader met 'n klembord en naambytjies. Rafal en Michiel Meiburg, antwoord Luisa. En jy is? Luisa Olivier, hul oppasster. Die onderwyser is glimlag beleefd en gee die naambytjies oor. Die seun sal in die tweede groep optree. Julle kan op daardie stoele wag. Terwyl hulle na die aangewese plekke gestap het, het Luisa opgemerk hoe die tweeling na die ander families gekyk het. Daar was pa's wat foto's geneem het, ma's wat hul kinders se hare reggemaak het, hele families wat vrolik gelag en gesels het. Rafal en Michiel het al hoe kleiner gelyk en het langs haar gekrimp. Kyk vir Johan met sy pa en ma, fluister Rafal vir sy broer en wys diskreet na 'n klasmaat wat vir foto's met sy ouers poseer het. Michiel het net geknik, sy oë op die grond gefestig. Die skoolhoof het op die verhoog geklim en die partytjie begin met 'n toespraak oor die belangrikheid van familie in die opvoeding van kinders. Luisa het die tweeling onrustig langs haar gevoel, wat senuweeagtig op hul stoele rondgeskuif het. Is alles reg, vra sy bekommerd. Rafal het na sy broer gekyk, asof hy toestemming vra om iets te sê. Michiel het effens geknik. Tannie Lou, begin Rafal, sy stem amper 'n fluistering, ons wou iets vra. Wat is dit, skat?
Die tweeling se oë het gelyktydig vol trane geskiet, asof hulle nie net genetika gedeel het nie, maar ook pyn. Ons wou hê jy moes. Rafal verstik in sy woorde. Ons wou hê jy moes voorgee dat jy ons ma is vandag, voltooi Michiel, die woorde vinnig en sag uitgespreek. Net vandag. Luisa het gevoel asof die lug uit haar longe gesuig is. Sy het na die identiese gesigte voor haar gekyk, gemerk deur 'n hartseer wat te diep was vir 8-jarige kinders. Asseblief, Tannie Lou, dring Rafal aan en hou haar hand vas. Almal het 'n ma hier. Net ons nie. Pa kom nooit na die skool se dinge toe nie, gaan Michiel voort. Hy is altyd in vergaderings. Hy weet nie eens watter vak ons die meeste van hou nie, voeg Rafal by. Jy weet alles van ons. Jy help ons met huiswerk, sê Michiel. En plak pleister as ons seer kry, voltooi Rafal. En hardloop as ons nagmerries het, voeg Michiel by, die trane loop nou vrylik. Pa luister nie eens as ons roep nie, eindig Rafal en snik sag. Luisa voel warm trane oor haar eie wange loop. Daardie eenvoudige versoek het 'n pyn geopenbaar wat so diep was dat sy dit skaars kon verduur. Hoe kon hulle so verlate voel terwyl hulle in 'n luukse dakwoonstel woon, met al die speelgoed en klere wat geld kon koop? Net vandag dring Michiel aan, sy oë smeekend. Niemand sal weet nie. Ons wou net 'n ma by die partytjie hê, soos almal anders. Luisa kyk rond. Op die verhoog het 'n meisie 'n opstel oor haar ma gelees, wat emosioneel in die voorste ry geglimlag het. Volledige families het geapplaus, foto's geneem, saam bestaan op daardie oomblik. En daar was Rafal en Michiel, wat net gevra het om vir 'n paar uur voor te gee dat hulle 'n familie soos die ander gehad het. Goed, antwoord sy uiteindelik, haar stem bewoe. Vandag kan ek julle ma wees. Die tweeling se gesigte het onmiddellik opgehelder. Rafal het haar styf omhels, terwyl Michiel geglimlag het met oë wat nog nat was. Ons mag vir niemand vertel nie, hoor, waarsku Luisa, terwyl sy haar trane afvee. Dit sal ons geheim wees. Die seuns knik plegtig, asof hulle pas die heiligste van eed afgelê het. Die partytjie het voortgegaan, en gou was dit die tweeling se klas se beurt om op te tree. Hulle het saam met hul klasmaats op die verhoog geklim om 'n liedjie te sing wat hulle weke lank geoefen het. Luisa het opgemerk hoe anders hulle nou gelyk het, skouers omhoog, breë glimlagte, helder oë wat haar elke oomblik in die gehoor gesoek het. Toe hulle hul opvoering voltooi het hulle van die verhoog afgehardloop en reguit na haar toe gegaan. Het jy gesien, ma? Het jy gesien hoe goed ons gesing het, vra Rafal, hard genoeg sodat die nabygeleë klasmaats dit kon hoor. Luisa het vir 'n sekonde gehuiwer, maar toe sy die verwagting op hul gesigte sien, antwoord sy, ja, my liefies, ek het. Mamma is baie trots op julle. Dit was op hierdie presiese oomblik, met die tweeling wat haar omhels het, dat Luisa 'n teenwoordigheid gevoel het. Sy het haar oë opgeslaan en Gustavus Meiburg 'n paar meter verder sien staan, steeds met sy selfoon teen sy oor, sy gesig heeltemal bleek. Die sakeman, geklee in 'n onberispelike pak, het gelyk asof hy deur 'n weerligstraal getref is. Sy oë, soos die van sy kinders, was in skok oopgerek. Die selfoon glip uit sy hand en val op die grond met 'n dowwe slag wat niemand behalwe hy blykbaar opgemerk het nie. Die tyd het gelyk asof dit gevries het. Luisa voel haar hele liggaam koud word toe sy Gustavus daar sien staan, onbeweeglik, sy blik op haar en die kinders gefestig. Die tweeling, nog onbewus van hul pa se teenwoordigheid, het haar steeds omhels, asof hulle gevrees het dat die illusie enige oomblik sou eindig. Pa, roep Michiel uit, die eerste om hom op te merk. Die seun het hom onmiddellik uit die omhelsing losgemaak, asof hy betrap is dat hy iets verkeerds doen. Rafal het vinnig omgedraai, sy gesig wat 'n mengsel van verrassing en skaamte weerspieël. Jy het gekom. Gustavus Meiburg buig om die gevalle selfoon op te tel en beweeg asof in stadige aksie. Hy was 'n imposante man, lank en atleties gebou, met perfek geknipte breinhare en 'n baard wat hom 'n ewig besige voorkoms gegee het. Sy heuningkleurige oë, identies aan die van sy kinders, het nou op 'n manier geskitter wat Luisa hom nog nooit van tevore sien doen het nie. Ek het beloof, nie waar nie, antwoord hy, sy stem is. Luisa het vinnig opgestaan, haar gesig brand van skaamte. Meneer Meiburg, ek kan verduidelik hê. Gustavus lig sy hand en beduie vir haar om stil te bly. Hy stap na sy kinders toe en tot almal se verbasing, miskien selfs sy eie, kniel hy voor hulle en kom op dieselfde hoogte. Dit was iets wat Luisa om nog nooit van tevore sien doen het nie.
Julle opvoering was pragtig, sê hy sy stem bewende. Verskoon asseblief die vertraging. Die tweeling het stil gebly, duidelik ongemaklik, en het vlugtig na Luisa gekyk asof hulle hulp vra. Sy het self nie geweet wat om te doen nie. Moes sy wegbeweeg? Voorgee dat niks gebeur het nie. Hoe sou sy verduidelik dat sy ingestem het om vir hul ma voor te gee? Dit was toe dat iets gebeur het wat niemand van hulle kon voorsien nie. 'n Enkele traan het oor Gustavus Meiburg se wang gerol, gevolg deur nog een en nog een. Die sakeman wat 'n konstruksieryk beheer het, bekend vir sy koelbloedigheid in onderhandelinge, het gehuil. In die openbaar. Voor sy kinders wat, volgens mevrou Marlene, hom nog nooit 'n enkele traan sien stort het nie. Pa, roep Rafal bekommerd en strek sy handjie uit om sy pa se gesig aan te raak. Gustavus trek die twee seuns in 'n stywe omhelsing, begrawe sy gesig tussen hulle, sy skouers skud in stille snikke. Die mense rondom het begin kyk, sommige met nuuskierigheid, ander met verleentheid oor daardie intieme toneel. Luisa het 'n tree teruggegee en gevoel sy is 'n indringer. Dit was 'n oomblik vir die Meiburg familie en sy was net die oppaster wat alle grense oorskry het. Meneer Meiburg, roep sy saggies, ek sal buite wag. Hy lig sy blik, hou steeds die kinders vas, sy gesig nat, bly Luisa. Asseblief. Sy knik ongemaklik, terwyl Gustavus uiteindelik opstaan en sy gesig met die agterkant van sy hand afvee in 'n byna kinderlike gebaar. Kom ons geniet die partytjie, sê hy en probeer vir sy kinders glimlag. Ek wil alles sien wat julle vir vandag gedoen het. Die tweeling, nog steeds verstom oor hul pa se onverwagte reaksie, knik skaam. Saam het die vier oor die skoolterrein gestap en gestop om die werke wat aan die mure uitgestal is, die foto's van die skooluitstappies, die modelle wat deur die studente gemaak is, te bekyk. Op 'n paneel was daar tekeninge van die klas met die tema My Familie. Gustavus stop voor die tekening wat deur Rafal geteken is. Dit wys 3 stokfiguurtjies, 2 kleintjies wat hande vashou met 'n groter een, wat 'n rooi rok dra. Bo in kinderlike letters geskryf, ek Michiel en Tannie Lou. Michiel se tekening was soortgelyk, maar het 'n 4de figuur gehad, verder weg, met 'n aktetas in sy hand. Ek, Rafal, Tannie Lou en pa. Gustavus het lank na daardie eenvoudige tekeninge gekyk, wat soveel gesê het. Luisa voel haar hart saamtrek. Geen van die tekeninge het 'n moderne figuur behalwe haar gewys nie. Geen het die ma genoem wat hulle nooit geken het nie. En die pa, wanneer hy verskyn het, was altyd ver. Wil julle sap hê, vra Luisa en probeer die ongemaklike stilte wat ingetree het, verbreek. Ek wil, antwoord Rafal dadelik, altyd die eerste om enige aanbod te aanvaar. Ek sal vir julle gaan haal, sê Gustavus, en lyk verlig om iets prakties te doen te hê. Watter geur verkies julle? Die tweeling kyk na mekaar, verras deur die vraag. Lemoen, antwoord Michiel. Dryf, sê Rafal terselfdertyd. Gustavus het vir 'n oomblik verward gelyk, asof daardie eenvoudige inligting, die gunsteling geure van sy eie kinders, heeltemal nuut vir hom was. Ek gaan saam met jou, bied Luisa aan. Dis te veel koppies om alleen te dra. Terwyl hulle na die dranktafel gestap het, en die tweeling die uitgestalde werke laat bewonder het, het 'n gespanne stilte tussen hulle gehang. Luisa het geweet sy moes verduidelik, om verskoning vra, iets doen om haar oortreding te verminder. Meneer Meiburg, oor wat gebeur het. Hoe lank vra hulle al daarvoor, onderbreek hy, sy stem sag maar ferm. Hoe? Voorgee dat jy hul ma is. Hoe lank vra hulle al daarvoor? Luisa het gehuiwer. Dit was die eerste keer. Vandag? Hulle het al die ander kinders met hul ma's gesien en ek is nooit teenwoordig nie, voltooi hy, terwyl hy die sappe meganies inskink. Meneer werk baie hard. Hulle verstaan. Nee, hulle verstaan nie, antwoord Gustavus en draai om haar aan te kyk. Sy oë was nog rooi. Hoe sou hulle kon? Hulle is kinders. Al wat hulle sien, is dat hul pa verkies om aan die telefoon te wees, bo om oor hul dag by die skool te hoor. Luisa het nie geweet wat om te antwoord nie. Dit was presies wat elke dag gebeur het. Ek het gehoor wat hulle gesê het, gaan hy voort. Oor jou wat met huiswerk help, vir hulle sorg as hulle seer kry, kom as hulle nagmerries het. Dinge wat ek, as pa, moes doen. Meneer is 'n goeie pa, probeer Luisa, en voel sy is verplig om hom te troos. Die seuns het alles wat hulle nodig het. Het hulle, vra hy met 'n bitter lag. Is jy seker daarvan, Luisa? Want wat ek vandag gesien het,
Was my kinders wat gesmeek het dat die oppasster hul ma moes voorgee. Dit lyk nie asof dit aandui dat iets noodsaaklik ontbreek nie. Sy kyk weg, sonder om te kan ontken. Hulle voel 'n gebrek aan aandag, gee sy uiteindelik toe. Gustavus neem die koppie sap, sy hande effens bewende. 8 jaar, murmureer hy. 8 jaar verlore. Hulle het teruggegaan na die tweeling, wat nou met sommige klasmaats gesels het. Die res van die partytjie het in 'n gedwonge normaliteit verloop. Gustavus het sy bes gedoen om deel te neem, het met die onderwysers gesels, foto's met sy kinders geneem, elke opvoering entoesiasties toegejuig. Maar Luisa het opgemerk hoe hy dikwels verlore gelyk het, asof hy in 'n vreemde land was sonder om die taal te ken. Op pad terug huis toe, binne in die luukse motor wat nou deur die private drywer bestuur is, het die tweeling vinnig aan die slaap geraak, uitgeput deur die opwinding van die dag. Luisa het die Hermanus landskap deur die venster dopgehou, steeds besig om alles wat gebeur het, te verwerk. Jy ken my kinders goed, sê Gustavus skielik en verbreek die stilte. Luisa draai na hom toe. Ja, ek ken. Beter as ek, was nie 'n vraag nie. Ek spandeer baie tyd saam met hulle, antwoord sy diplomaties. Het Michiel gereeld nagmerries? 2 of 3 keer per week. Altyd oor om verlore te wees in 'n donker plek, en te roep na iemand wat nie antwoord nie. Gustavus sluit sy oë vir 'n oomblik, asof hy fisiese pyn voel. En Rafal. Hy het minder nagmerries, maar praat in sy slaap. Roep soms na sy ma. Na die ma wat hy nooit geken het nie, murmureer Gustavus, meer vir homself as vir haar. Wat weet ek nog nie van my eie kinders nie, Luisa? Sy het gehuiwer, onseker hoeveel sy kon sê. Daar was soveel dinge, hoe Michiel 'n foto van sy ma onder sy kussing gehou het, uit 'n ou tydskrif geknip, hoe Rafal skulpe versamel het in die hoop om eendag sy pa strand toe te neem, hoe albei verskonings uitgedink het om langer wakker te bly in die hoop om hul pa van die werk af te sien aankom. Miskien moet meneer dit uitvind deur met hulle te praat, stel sy uiteindelik voor. Tot haar verbasing knik Gustavus. Jy is reg, dit is wat ek sal doen. Toe hulle by die woonstel aankom, het mevrou Marlene reeds by die deur gewag, haar gesig gespanne van kommer. Luisa het geweet die huishoudster was waarskynlik beangs oor die baas se reaksie toe hy die klein teater wat hulle by die skool opgestel het, sou ontdek. Goeienaand, baas, groet sy en probeer die situasie evalueer. Goeienaand, Marlene. Kan jy warm sjokolade vir die seuns voorberei? Hulle sal honger wakker word. Die huishoudster het verras gelyk, gewoonlik het Gustavus direk na sy kantoor gegaan wanneer hy tuis gekom het, maar het dadelik geknik. Natuurlik, meneer. Gustavus het die slapende Michiel in sy arms gedra terwyl Luisa Rafal geneem het. Hulle het die seuns in hul beddens gesit, in die kamer versier met temas van ruimtevaarders en ruimteverkenning wat Gustavus by 'n bekende ontwerper bestel het, maar nooit regtig sy kinders dit sien geniet het nie. Gaan meneer aan dit te eet, vra Luisa, terwyl sy help om Rafal se skoene uit te trek. Ja, antwoord hy en verras haar weer. Gewoonlik het hy alleen in die kantoor geëet terwyl hy gewerk het. Saam met die seuns, wanneer hulle wakker word. Luisa het die tweeling laat rus en mevrou Marlene in die kombuis gaan help. Die huishoudster het miljoene vrae in haar oë gehad, maar Luisa het net haar kop geskit en aangedui dat hulle later sou gesels. Terwyl sy vrugte vir nagereg gesny het, sien Luisa deur die kombuisvenster 'n motor aan die oorkant van die straat geparkeer. Dit sou niks ongewoons wees nie, hulle was immers in 'n besige Hermanusbuurt, maar iets in die manier waarop die voertuig daar gestaan het, met die ligte af, het haar aandag getrek. Vir 'n oomblik het sy die indruk gehad dat sy iemand deur die donker glas na die gebou sien kyk het. 'n Rilling het oor haar rug geloop, maar sy het die gevoel gou afgeskit. Dit was waarskynlik net iemand wat vir 'n ander persoon gewag het. Die tweeling het ongeveer 'n uur later wakker geword, verward omdat hulle so vroeg geslaap het, maar bly toe hulle hul pa in die sitkamer vind wat vir hulle wag met ou bordspelletjies waarvan Luisa nie eens geweet het dat dit in die huis bestaan het nie. Waar kom hierdie speletjies vandaan, vra Rafal en ondersoek nuuskierig die gesneede houtskaakstukke. Dit was myne toe ek julle ouderdom was, verduidelik Gustavus. My pa het my geleer speel. Jy het nooit van oupa gepraat nie, merk Michiel op verras. Daar is baie dinge waaroor ons nooit gesels het nie, gee Gustavus toe. Maar dit gaan van vandag af verander. Luisa het die toneel van die kombuisdeur af dopgehou, en het gelyktydig gelukkig en beangs gevoel. Dit was pragtig om Gustavus uiteindelik met sy kinders te sien skakel,
maar sy kon nie help om haar af te vra hoe lank hierdie nuwe gedrag sou duur nie. Sy het die baas al voorheen gesien beloof om meer teenwoordig te wees, net om 'n paar dae later weer deur die werk verswelg te word. Na aandete, toe die seuns reeds gebad en gereed was om te slaap, het Gustavus almal weer verras deur aan te kondig dat hy self die storie vir die aand sou lees. Louisa het diskreet teruggetrek en pa en kinders hul oomblik laat hê. Later, toe die huis reeds stil was, het Louisa haarself voorberei om te slaap toe sy sagte klop aan haar deur hoor. "Kom in," sê sy en trek haar kamerjas oor haar eenvoudige slaapklere reg. Gustavus het ingekom en gelyk ongemaklik omdat hy in daardie deel van die huis was wat hy selde besoek het, die personeel se kwartiere. "Jammer om so laat te steur," begin hy. "Dis reg. Het iets met die seuns gebeur?" "Nee, hulle slaap. Ek wou net 'n bietjie gesels." Louisa wys na die klein leunstoel in die hoek van die kamer, die enigste opsie behalwe die bed. Gustavus gaan sit en lyk te groot in daardie beskeie ruimte. "Ek het al my vergaderings vir die res van die week gekanselleer," kondig hy aan. Almal, vra Louisa sonder om haar verbasing te kon wegsteek. Gustavus Meiburg was bekend vir sy onberispelike en onverbiddelike agenda. "Ja. En ek het my assistent gevra om my skedule permanent te herorganiseer. Van nou af sal ek elke aand tuis wees om saam met die seuns te eet en oor die hele naweke." "Dit is wonderlik," antwoord sy opreg bly vir die tweeling. "Hulle sal mal daaroor wees." "Ek hoop so," sê Gustavus. "Alhoewel ek nie seker is of ek nog 'n kans verdien nie." 8 jaar, Louisa. 8 jaar waarin ek 'n spook in my eie kinders se lewens was. "Dit is nooit te laat om te verander nie," moedig sy hom aan. "Die seuns is lief vir meneer. Hulle wil net meneer se aandag hê. En die ma wat hulle nooit gehad het nie," voltooi hy, sy oë weer nat. "Elise sou 'n wonderlike ma gewees het." Dit was die eerste keer dat Louisa hom die naam van sy oorlede vrou hoor noem het. Op die paar foto's wat in die huis versprei was, het sy 'n pragtige vrou gesien, met lang, reguit hare en 'n vriendelike glimlag, maar Elise Meiburg was byna 'n taboe in daardie woonstel. "Ek is seker so," antwoord Louisa saggies. "Weet jy wat my vandag die meeste bang gemaak het?" gaan Gustavus voort, sy blik verlore. "Dit was nie net om my kinders te sien vra dat jy hul ma moes voorgee nie. Dit was om te besef dat jy meer ma vir hulle is as wat ek ooit pa was." "Meneer Meiburg." Gustavus, korrigeer hy haar. "Asseblief. Na vandag dink ek ons kan van die formaliteite afsien." "Gustavus," herhaal sy, die naam klink vreemd op haar lippe. "Jou werk verg baie van jou tyd, ek verstaan dit." "Dit is nie 'n verskoning nie," sny hy haar af. "Miljoene ouers werk en is steeds teenwoordig vir hul kinders. Ek het gekies om myself in die werk te verdiep om nie met die pyn van Elise se verlies te hoef te handel nie. Dit was selfsugtig van my kant." Louisa het nie geweet wat om te antwoord nie. "Hy was tog reg, vertel my van jouself, Louisa," vra hy en verander van onderwerp. 3 jaar wat jy vir my werk en ek weet skaars iets anders as wat op jou aansoekvorm is." Die vraag het haar onkant gevang. "Wat wil meneer jy weet?" "Enigiets." "Alles? Hoekom het jy gekies om 'n oppaster te wees terwyl jy pedagogiek studeer? Het jy familie in Hermanus?" Louisa het vir 'n oomblik gehuiwer, ongewoon daaraan om oor haarself in daardie huis te praat. "Ek het nie familie in Hermanus nie, nêrens eintlik nie. My ouers is in 'n motorongeluk oorlede toe ek 18 was. Dit was net ons 3. Ek is so jammer," sê Gustavus opreg versla. "Dit is al 7 jaar," antwoord sy met 'n klein hartseer glimlag. "Die lewe gaan aan. Ek was in my eerste jaar van universiteit toe dit gebeur het, moes die kursus vir 'n rukkie staak. Ek het as oppaster gewerk om myself te onderhou, het ontdek ek is lief daarvoor, en toe ek kon terugkeer na my studies, het ek pedagogiek gekies. En hoe het jy hier beland, by my kinders? 'n agentskap het my aanbeveel. Tydens die onderhoud het jy desperaat gelyk vir iemand wat voltyds sou bly. Ek was, gee hy toe. Die vorige oppaster het sonder kennisgewing bedank. Het gesê sy kon nie meer kinders verduur wat elke dag gevra het wanneer hul pa tuis sou kom nie. Die stilte wat gevolg het, was vol betekenis. Gustavus het uiteindelik opgestaan en gelyk uitgeput. Dankie, Louisa. Vir alles wat jy vir my kinders doen. En vir hierdie gesprek. Dis 'n plesier, antwoord sy en vergesel hom na die deur. Goeienag, Gustavus.
Goeienag, sê hy en stop op die drempel. Ag en Louisa, jy is amptelik af hierdie naweek. Ek sal vir die seun sorg. Alleen. Voordat sy kon antwoord, het hy reeds die gang af weggestap. Louisa maak die deur toe en voel 'n verwarde mengsel van emosies. Blydskap vir die tweeling wat uiteindelik hul pa se aandag sou hê. Skeptisisme oor hoe lank hierdie transformasie sou duur. En tot haar verbasing, effense teleurstelling oor die vooruitsig om 'n naweek weg te spandeer van die kinders wat sy liefgekry het asof hulle haar eie was. Buite die luukse gebou in Hermanus, binne in 'n motor wat in die skemerte geparkeer was, het Amanda Lou die ligte van die dakwoonstel een vir een sien doodgaan. Haar oë op die slaapkamervenster waar sy geweet het Gustavus slaap, het met 'n ontstellende intensiteit geglinster. Op haar skoot het 'n foto van die sakeman uit 'n besigheidsblad geknip, gerus met die gesigte van die kinders en 'n vrou, die oppaster, met rooi pen gekrabbel. Die Sondagson het die Hermanus strand gebaai toe Louisa Gustavus en die tweeling op die sand sien stap het. Sy het nie beplan om hulle te ontmoet nie. Sy het net haar vrye dag geniet met 'n boek en 'n aaisap, maar die noodlot het blykbaar ander planne gehad. Rafal was die eerste om haar op te merk en het met oop arms in haar rigting gehardloop. "Tannie Lou, jy het ons kom sien," roep die seun uit en gooi hom so hard in haar arms dat hy haar sapbeker amper omgestamp het. "Eintlik het ek net kom tyd deurbring op die strand," verduidelik sy en glimlag toe sy Michiel rustiger sien naderkom, gevolg deur Gustavus wat 'n piknikmandjie en opvoubare stoele dra. "Wat 'n toeval," merk Gustavus op en lyk opreg bly om haar te sien. "Die seuns leer my om sandkastelle te bou. Blykbaar is ek sleg daarin." "Pa stamp alles om," bevestig Michiel met erns, maar sonder die gewone hartseer in sy oë. "Ons het professionele hulp nodig." Louisa kon nie haar lag inhou nie. "En sedert wanneer is ek 'n professionele sandkasteelbouer?" "Sedert jy daardie enorme een saam met ons verlede somer gebou het," antwoord Rafal. "Onthou jy? Dit het selfs 'n grag met water omgehad." Gustavus kyk na haar met 'n opgetrekte wenkbrau. "Grag met water. Nou moet ek jou vaardighede in aksie sien." Voordat sy dit besef het, het Louisa op die sand saam met hulle gesit en gehelp om te bou wat die seuns aangedring het om 'n kasteel Meiburg te noem. Die dag het in 'n oogwink verbygegaan, tussen swem in die see, roomys op die promenade en baie gelag. Dit was vreemd om Gustavus so ontspanne te sien, geklee in net 'n kortbroek en hemp, sy voete kaal in die sand, sonder sy selfoon naby. "Ek het nooit gedink dat sandkastelle bou so terapeuties sou wees nie," merk hy op, terwyl hulle saam aan die hooftoring gewerk het. "Dit is soos om weer kind te wees," antwoord Louisa, terwyl sy versigtig 'n venster met 'n roomystokkie vorm. "Ek het dit nooit as kind gedoen nie," gee hy saggies toe, sodat die seuns, wat skulpies versamel het om te versier, nie sou hoor nie. "My pa het dit 'n vermorsing van tyd gevind. Hy het gesê ek moes my vrye tyd gebruik om te studeer of mededingende sport te beoefen." Louisa het hom vir 'n oomblik dopgehou en 'n bietjie meer verstaan van die man agter die meedoenlose sakeman. "En nou? Wat dink jy?" 'n opregte glimlag het sy gesig verlig. "Ek dink my pa was heeltemal verkeerd." Toe die son begin sak het en die Hermanus lig met skakerings van oranje en rooi gekleur het, kondig Louisa aan dat sy moes gaan. Sy het die volgende oggend klas by die universiteit en moes nog 'n paar tekste hersien. "Bly 'n bietjie langer," Tannie Lou smeek Rafal en gryp haar hand vas. "Ek kan nie, skat. Ek moet studeer." "Ons kan jou môre 'n saamry-geleentheid na jou universiteit gee," bied Gustavus aan. "Bly vir aandete by ons." Die seuns het sjokoladeballetjies vir nagereg gemaak. "Het julle sjokoladeballetjies gemaak?" vra sy verras en kyk na die tweeling. "Pa het ook gehelp," lig Michiel haar trots in. "Ons het net die eerste pan gebrand." Louisa lag en verbeel haar die toneel in mevrou Marlene se onberispelike kombuis. "Goed, julle het my oortuig." Die aandete was verbasend aangenaam. Sittende aan die groot etenstafel, wat Louisa normaalweg net vir formele geleenthede sien gebruik het die vier oor die dag, die planne vir die week, en selfs oor die seuns se volgende skooluitstappie, waarvoor Gustavus beloof het om teenwoordig te wees, gesels. "Gaan jy regtig, pa?" vra Michiel, sy stem verraai sy wantroue. "Dit is donderdag. Jy het altyd vergaderings op donderdae." "Ek het alles reeds gekanselleer," verseker Gustavus. "Ek sal daar wees, ek beloof."
Toe die seuns uiteindelik gaan slaap het, na baie onderhandeling en beloftes van nog 'n hoofstuk van die storie wat Gustavus vir hulle gelees het Luisa haarself alleen saam met hom op die groot dakbalkon bevind. Die naguitsig oor Hermanus was asemrowend, die stadsligte wat met die sterre meeding, die donker kontour van die heuwels teen die lig. Hulle is anders, merk Luisa op en aanvaar die wynkeltjie wat Gustavus aanbied. Gelukkiger. 3 dae vergoed nie vir 8 jaar se afwesigheid nie, antwoord hy en gaan sit op die stoel langs haar. Maar dit is 'n begin. Baie goeie begin, verseker sy. Jy is 'n goeie pa, Gustavus. Was nog altyd. Jy moes dit net besef. Hy kyk haar aan, sy oë wat die stadsligte weerspieël. Jy sien altyd die beste in mense, nie waar nie? Luisa glimlag en neem 'n klein slukkie wyn. Ek probeer. My ma het gesê dit was my superkrag en my grootste swakheid terselfdertyd. Jou ma het wys gelyk. Sy was, bevestig Luisa en voel die bekende steek van verlange. Sy en my pa was hoërskoolonderwysers. Hulle het mekaar ontmoet terwyl hulle by dieselfde skoolklas gegee het en 6 maande later getrou. Hulle was die soort paartjie wat mekaar se sinne voltooi het. Hoe was jou verhouding met hulle? Ons was baie geheg. Nadat hulle gegaan het, was ek vir 'n rukkie heeltemal verlore. Sonder rigting. En hoe het jy jou pad weer gevind? Luisa kyk af na die stad, pynsend. Ek dink ek het dit nooit regtig gevind nie. Ek het net geleer om 'n nuwe een te bou, stap vir stap. Gustavus knik, verstaan. Dit is wat ek nou probeer doen, nuwe pad bou met my kinders. Hulle het vir 'n paar minute stil gebly en die aand en die wyn geniet. En jy, vra Luisa uiteindelik. Hoe was jou familie? 'n hartseer glimlag verskyn op Gustavus se gesig. Konvensioneel, sou ek sê. My pa, August Meiburg, het die konstruksiemaatskappy gestig. Hy was 'n harde man, obsessief met sy werk. My ma, Helene, het vir die huis en die sosiale voorkoms gesorg. Sy woon nog in Kaapstad, in 'n herrehuis in Constantia. Is julle na aan mekaar? Nie baie nie, gee hy toe. Sy bel soms meer om met die kleinkinders te praat as met my. Ons verhouding was nog altyd ingewikkeld. En met Elise? Hoe het julle mekaar ontmoet? Die vraag het hom onkant gevang. Hy het selde oor sy oorlede vrou gepraat en niemand in die huis het dit gewaag om te vra nie. Maar iets in die intimiteit van daardie aand, op die balkon onder die sterre, het gelyk asof dit 'n veilige ruimte vir herinneringe geskep het. Op universiteit, antwoord hy na 'n oomblik. Ek het administrasie gestudeer, sy argitektuur. Ons het mekaar op 'n partytjie ontmoet. Sy het ponse op my nuwe pak gemors. Luisa glimlag en verbeel haar die toneel. Ek was woedend, gaan Gustavus voort, nou ook glimlaggend oor die herinnering. Dit was 'n baie duur pak wat my pa my pas gegee het. Maar toe begin Elise lag met daardie sorgelose manier van haar en sê nou lyk jy ten minste nie soos 'n middeljarige bankier nie. Ek het uiteindelik ook gelag. Sy het ongelooflik gelyk. Sy was heeltemal anders as ek. Spontaan, kreatief, vol lewe. Sy blik het in die verte verdwyn. Toe sy swanger geraak het, was sy stralend. Sy het die baba se kamer self geverf, al het ek aangedring daarop om professionele versierders aan te stel. Sy het elke detail met haar eie hande gedoen. Die tweeling sou haar graag wou geken het, sê Luisa saggies. Sy sou 'n wonderlike ma gewees het, Gustavus se stem breek effens. Toe die dokter gesê het daar is komplikasies, dat ons sou moes kies. Elise het nie eens gehuiwer nie. Red ons kinders, was wat sy gesê het. Dit was haar laaste woorde aan my. Luisa voel trane in haar oë. Sy het hierdie deel van die storie nog nooit gehoor nie. Sy was baie dapper. Ek het haar geblameer, weet jy, bely Gustavus, sy stem amper 'n fluistering. In die eerste maande, terwyl ek probeer het om alleen na 2 pasgebore babas om te sien, het ek haar geblameer omdat sy my verlaat het. Watter soort monster doen dit? Mens, antwoord Luisa en raak liggies aan sy hand. Mens wat ly. Gustavus kyk na haar hand op syne en vir 'n oomblik het dit gelyk asof hy iets meer sou sê. Maar toe gaan die oomblik verby en hy trek saggies weg en drink sy wyn klaar. Dit word laat, merk hy op. Jy het môre klas. Ja, stem Luisa saam, skielik bewus van hoe persoonlik die gesprek geword het. Ek moet liewer gaan slaap.
Sy staan op, stap na die glasdeur wat na die woonstel lei, maar stop toe sy Gustavus haar naam hoor roep. Louisa? Ja. Dankie. Vir vandag. Vir alles. Sy glimlag. Dis 'n plesier, Gustavus. Daardie nag, terwyl sy probeer slaap het Louisa haarself betrap dat sy dink aan Gustavus Meiburg se transformasie. In net 1 week het hy van 'n afwesige pa verander in 'n man wat aan sy kinders toegewyd is, in staat om sandkastelle te bou en sjokoladeballetjies te maak. 'n Deel van haar het steeds gewonder hoe lank dit sou duur, maar 'n ander deel, miskien naïef, miskien hoopvol, wou glo dat die verandering permanent was. Wat sy nie geweet het nie, was dat, aan die ander kant van die stad, in 'n klein woonstel in Strand, Amanda Lou stip na die skootrekenaar se skerm gestaar het. Daarop tientalle foto's van die dag op die strand, Gustavus en die tweeling wat lag, Louisa wat help om die sandkasteel te bou, die 4 saam wat op die promenade stap. Elke beeld het haar gesig in 'n uitdrukking van ingehoue woede laat trek. Speel jy gelukkige gesin, Gustavus, murmureer sy vir haarself, terwyl sy aan 'n glas goedkoop wyn teeg. Met die huishulp. Amanda was nie die soort vrou wat verwerping maklik aanvaar het nie. Bekende persoonlike afrigter, met 'n liggaam gevorm deur jare van eisterdissipline, was sy gewoond daaraan om die mans te kry wat sy wou hê. Gustavus Meiburg was anders. Hulle het mekaar 2 jaar tevore ontmoet, toe sy aangestel is om hom in sy woonstelkompleks op te lei. Wat as oefensessies begin het gou verander in ontmoetings in sy woonstel. Vir 6 maande het hulle 'n diskrete verhouding gehad. Amanda het haarself oortuig dat dit net 'n kwessie van tyd was voordat hy haar amptelik aan sy kinders, aan die samelewing, sou voorstel. Sy het beplan om die nuwe mevrou Meiburg te wees, om in die dakwoonstel in Hermanus te woon, om in die sosiale rubrieke gefotografeer te word. Toe skielik het hy alles beëindig. Dit werk nie, Amanda. My kinders het my nodig, was die verskoning. Sy kinders. Altyd die kinders. Asof 2 bedorwe kinders belangriker as sy was. Vir 2 jaar het Amanda van ver af dopgehou en gewag dat Gustavus sy fout sou besef. Maar nou, toe sy daardie foto's sien, het sy besef dat hy nie net aangegaan het nie, maar besig was om 'n nuwe familie te vorm met 'n eenvoudige oppaster. Die gedagte het haar verteer. Dit sal nie so bly nie, beloof sy vir haarself en maak die skootrekenaar woes toe. Die volgende oggend was Louisa verras om nie net die tweeling gereed te vind vir skool nie, maar ook Gustavus in 'n pak, wat koffie in die kombuis drink. Goeiemôre, groet hy en lig sy koppie. Koffie. Goeiemôre, antwoord sy nog slaperig. Gaan jy vandag die seuns vat? Ons gaan almal saam, verduidelik hy. Ons los die kinders by die skool, dan vat ek jou na die universiteit, en dan gaan ek kantoor toe. Louisa probeer haar verbasing wegsteek. Dit was die eerste keer dat hy aangebied het om haar iewers heen te neem. In die motor was die tweeling opgewonde en het Gustavus vertel van die wetenskapsprojek wat hulle daardie week sou begin. Ons gaan 'n vulkaan bou wat regtig ontplof, verduidelik Rafael entoesiasties. Dit ontplof nie regtig nie, korrigeer Michiel geduldig. Dit is net 'n chemiese reaksie wat soos lava lyk. Selfs dan sal dit ongelooflik wees, verseker Rafael. Tannie Lou het beloof om ons te help. Eintlik onderbreek Gustavus en kyk na sy kinders deur die trispieël. Sal ek julle graag met hierdie projek wil help. Die tweeling het vir 'n oomblik stil gebly en daardie netjie geabsorbeer. Weet pa hoe om vulkane te maak, vra Michiel uiteindelik. Nee, maar ek kan leer, antwoord Gustavus. Ons 3 kan saam leer. Die glimlag wat die seuns se gesigte verlig het, was so stralend dat Louisa haar hart warm voel word het. Terselfdertyd kon sy nie help om 'n klein druk in haar bors op te merk nie. As Gustavus werklik sy rol as voltydse pa sou aanneem, wat sou haar plek in daardie familie wees? Nadat hy die tweeling by die skool afgelaai het Gustavus na die Universiteit van Wes-Kaapland gery, waar Louisa gestudeer het. Op pad het hulle oor die week se program en die seuns se skedules gesels. Hulle het swem op Woensdag om 4:00, lig Louisa haar in. En Michiel het gitaarles om 6:00. Ek sal my agenda herorganiseer, beloof Gustavus. Ek wil hulle in hierdie aktiwiteite begin vergesel. Toe hulle by die universiteit aankom, het Louisa haarself voorberei om uit die motor te klim, maar Gustavus het haar voorgekeer. Louisa, daar is iets wat ek jou graag wil vra. Sy kyk hom aan, nuuskierig.
Ek het iets hierdie naweek opgemerk, begin hy, en lyk 'n bietjie senuweeagtig, iets skaars vir die magtige sakeman. Die seuns is mal oor jou. En jy is duidelik mal oor hulle. Ja, stem sy saam, onseker waar daardie gesprek sou eindig. Maar jy is jonk. Jy studeer. Jy het sekerlik jou eie planne vir die toekoms. Jy sal nie vir altyd 'n oppaster wil wees nie. 'n Klein knop het in haar keel gevorm. Was dit? Het hy subtiel gesuggereer dat, nou dat hy meer teenwoordig was in sy kinders se lewens, hy haar nie meer sou nodig hê nie. Wat ek wil sê, gaan hy voort, is dat ek 'n verandering in jou rol in ons huis wil voorstel. Watter soort verandering, vra sy en probeer haar stem ferm hou. In plaas van 'n oppaster, sal ek graag wil hê dat jy 'n soort pedagogiese koördineerder vir die seuns moet wees. Iemand wat nie net vir hulle kan sorg nie, maar werklik 'n gepersonaliseerde opvoedkundige projek kan ontwikkel, met inagneming van jou pedagogiek agtergrond. Met 'n salaris wat pas by hierdie nuwe funksie, natuurlik. Die voorstel het haar heeltemal onkant gevang. Bevorder jy my? Gustavus glimlag. Ek erken jou waarde en jou kwalifikasies. Die seuns het my as pa nodig, maar hulle het jou ook nodig. Jy is belangrik vir hulle, Louisa. 'n golf van verligting spoel oor haar. Ek weet nie wat om te sê nie. Sê jy aanvaar, vra hy. Dink daaroor vandag en ons gesels vanaand verder. Louisa knik, steeds besig om die inligting te verwerk. Goed. Dankie, Gustavus. Terwyl sy na haar klaskamer gestap het, kon sy nie ophou glimlag nie. 'n Bevordering. 'n Pedagogiese projek vir die seuns. Dit was byna te goed om waar te wees. Die dag het in 'n oogwink verbygegaan, en gou was sy terug by die woonstel en het die tweeling met hul huiswerk gehelp. Gustavus het stiptelik om 6:00 aangekom, soos hy beloof het, en boeke oor vulkane en wetenskaplike eksperimente gebring. Na aandete, toe die seuns reeds met hul nuwe boeke besig was, het Gustavus Louisa genooi vir 'n gesprek in sy kantoor, 'n elegante vertrek met boekrakke van vloer tot plafon en 'n bevoorregte uitsig oor die strand. So, het jy oor my voorstel gedink, vra hy en beduie dat sy op die leerleunstoel voor sy lesenaar moes sit. Ek het gedink, antwoord Louisa. En ek aanvaar. Ek dink ons kan 'n ongelooflike werk met die seuns doen. Uitstekend. Sy gesig het opgehelder. Ek het reeds begin om jou nuwe kontrak voor te berei. Terwyl hulle die besonderhede van die nuwe funksie bespreek het, het Gustavus se telefoon gelei. Hy kyk na die skerm en sy gelaatstrekke verander onmiddellik. Ek moet antwoord, murmureer hy en stap 'n paar tree weg. Hallo? Ja, dis ek. Louisa het probeer om nie aandag aan die gesprek te gee nie, maar dit was onmoontlik om nie op te merk hoe Gustavus se uitdrukking al hoe meer gespanne geraak het nie. Nee, dit is onmoontlik, sê hy, sy stem nou koud. Ek is nou by my kinders. Nee, ek gaan dit nie bespreek nie. Amanda, ons het reeds hieroor gepraat. Toe sy daardie naam hoor, voel Louisa 'n rilling. Amanda. Sou dit dieselfde Amanda wees wat die huis van daardie geparkeerde motor af dopgehou het? Moenie my weer bel nie, sluit Gustavus af en gooi die telefoon skielik neer. Hy keer terug na die tafel, sigbaar versteur. Jammer daarvoor. Dis reg, antwoord Louisa en probeer natuurlik klink. Enige probleem. Gustavus het gehuiwer, asof hy oorweeg hoeveel hy moes deel. 'n Bekende. Niks belangriks nie. Die res van die vergadering het normaal verloop, maar Louisa kon daardie telefoonoproep nie vergeet nie. Daar was iets in die manier waarop Gustavus op die naam Amanda gereageer het wat haar onrustig gemaak het. Later, toe sy haarself voorberei om te slaap, hoor Louisa sagte klop aan haar deur. Kom in, roep sy en dink dit is een van die tweeling met 'n nagmerrie. Tot haar verbasing was dit Gustavus. Hy het onrustig gelyk en het herhaaldelik sy hand deur sy hare gevee, 'n gebaar wat sy reeds opgemerk het as 'n teken van senuweeagtigheid. Jammer om so laat te steur, begin hy. Ek het net gevoel ek moet eerlik met jou wees. Oor vandag se telefoonoproep. Jy hoef nie vir my te verduidelik nie, verseker Louisa. Ek moet wel, dring hy aan. Veral as jou nuwe posisie in die huis in ag geneem word. Jy verdien om te weet. Gustavus gaan sit in dieselfde leunstoel as die vorige aand en lyk skielik uitgeput. Amanda Lou is 'n persoonlike afrigter, verduidelik hy. Ons het 'n verhouding gehad, 2 jaar gelede. Dit was kort, net 'n paar maande.
Louisa knik en probeer 'n neutrale uitdrukking handhaaf. Ek het alles beëindig toe ek besef het ek verwaarloos die seuns nog meer. Sy het dit nie goed aanvaar nie, gaan hy voort. Vir 'n rukkie het sy my gebel, by my kantoor verskyn. Uiteindelik het sy opgehou en ek het gedink sy het aangegaan. Maar blykbaar nie. Wat wil sy hê? Terugkom, antwoord hy eenvoudig. Maar dit is nie wat ek wil hê nie. Wat wil jy hê, Gustavus, vra Louisa, haar stem sagter as wat sy bedoel het. Hy kyk haar vir 'n lang oomblik aan, sy oë wat 'n mengsel van emosies weerspieël wat sy nie heeltemal kon ontsyfer nie. Ek wil 'n tweede kans hê, antwoord hy uiteindelik. Met my kinders. Met die lewe wat ek so lank verlaat het. En op daardie oomblik het sy selfoon weer gelei. Hy kyk na die skerm en sy gesig word bleek. Dis sy weer, murmureer hy. Antwoord, moedig Louisa aan. Miskien is dit beter om alles dadelik uit te klaar. Gustavus knik en beantwoord die oproep, maar hierdie keer op luidspreker. Wat wil jy hê, Amanda? Ek wil hê jy moet by die venster uitkyk, skat, antwoord 'n vrouestem, met 'n soet toon wat nie by die woorde gepas het nie. Ek is hieronder, kyk op na jou dakwoonstel. Interessant hoe jou lig en die van die oppaster nog so laat aan is. Het julle 'n aandvergadering? Gustavus ruil 'n verskrikte blik met Louisa en staan vinnig op om na die venster te gaan. Daaronder in die gedeeltelik verligte straat was 'n motor geparkeer. 'n Vroulike figuur het van die drywersitplek afgewaai. Dit moet ophou, sê hy ferm aan die telefoon. Ek hang nou op, Amanda. Moenie my weer soek nie. Te laat daarvoor, Gustavus, antwoord sy, die soetheid maak plek vir 'n skerp koudheid. Jy het my lewe verwoes toe jy my afgedank het. Nou is dit my beurt. Die verbinding is verbreek en die motor het weggetrek en in die nag verdwyn. Gustavus draai na Louisa, sy gesig bleek. Ek dink ons het 'n probleem. Die volgende oggend het Gustavus die gebou se sekuriteitsspan in sy kantoor bymekaar geroep. Louisa het van die deur af dopgehou terwyl hy presiese instruksies gegee het. Niemand mag die gebou sonder identifikasie binnegaan nie. Die sekuriteitskameras moes voortdurend nagegaan word. En Amanda Lou was uitdruklik verbied om naby die plek te kom. Is dit regtig alles nodig? Vra Louisa toe die sekuriteitswagte vertrek het. Miskien het sy jou net probeer bang maak. Gustavus skud sy kop, sy gelaatstrekke ernstig. Jy ken Amanda nie. Toe ons saam was, het sy reeds obsessiewe gedrag getoon. Konstante boodskappe verskyn op plekke waar sy geweet het ek sou wees, wou elke minuut van my dag weet. Hoekom het jy dan by haar gebly? Die vraag het ontsnap voordat Louisa dit kon terughou. Gustavus kyk haar vir 'n oomblik aan, verras deur haar openhartigheid. Ek was op 'n moeilike plek in my lewe, gee hy uiteindelik toe. Alleen, slegs op werk gefokus. Sy het as 'n afleiding verskyn. Dit was nooit ernstig nie, ten minste nie vir my nie. Maar vir haar, duidelik wel. Ja, ek het dit te laat besef, sug hy. Toe ek alles beëindig het, was sy woedend. Het gedreig om na die seuns se skool te gaan, om hulle van ons te vertel. Dit is hoekom ek destyds ekstra sekuriteit aangestel het. Louisa voel 'n rilling oor haar rug loop. Die idee dat iemand versteur die tweeling sou nader, het haar naar van bekommernis gemaak. Moet ons met die polisie praat, vra sy. Ek het reeds 'n speurder vriend gebel, antwoord Gustavus. Ongelukkig is daar nie veel wat hulle vereers kan doen nie. Sy het tegnies geen misdaad gepleeg nie. Parkering op 'n openbare straat is nie onwettig nie. En die dreigemente oor die telefoon. Hulle is te vaag, verduidelik hy. Sonder konkrete bewyse van gevaar is die polisie hande vasgebind. Op daardie oomblik hoor hulle die tweeling wat gereed maak vir skool. Gustavus kyk na sy horlosie. Ons gaan hulle nie daaroor bekommer nie, besluit hy. Vir hulle moet alles normaal voortgaan. Louisa stem saam. Daar was geen rede om die kinders te alarm nie. Die volgende dae het in 'n gespanne normaliteit verloop. Gustavus het sy belofte nagekom om meer teenwoordig te wees, het betyds tuis gekom vir aandete, die seuns met die vulkaanprojek gehelp, stories voor slaaptyd gelees. Maar Louisa het opgemerk hoe sy oë dikwels na die vensters gedwaal het, hoe hy sy foon meer gereeld as normaal nagegaan het, hoe hy konstante verslae van die sekuriteitsspan gevra het. Amanda het nie weer kontak gemaak nie, wat, in plaas daarvan om hulle gerus te stel, net die angs verhoog het.
Dit was soos om te wag vir 'n storm wat jy geweet het sou kom, sonder om presies te weet wanneer of met watter krag. Op donderdag, die dag van die beloofde skooluitstappie, was die tweeling besonder opgewonde. Die klas sou die botaniese tuin besoek, een van die mooiste plekke in Hermanus. Gustavus het al sy vergaderings gekanselleer om hulle te vergesel, soos beloof. Jy hoef nie te gaan as jy besig is nie, sê hy die vorige aand vir Louisa. Ek sal daar wees, ek kan vir die seun sorg. Ek is nie besig nie, antwoord sy en verberg hoe die voorstel haar gepla het. Dit was haar taak om die tweeling by skoolaktiwiteite te vergesel, dit was iets wat sy altyd gedoen het en geniet het. Buitendien, die onderwyseres reken op die hulp van die begeleiers om die kinders te oorsee. Gustavus knik en lyk verlig. Uitstekend. Dit sal goed wees om 'n ekstra volwassene te hê om hulle dop te hou, gegeewe. Hy hoef nie die sin te voltooi nie. Albei het geweet hy dink aan die moontlikheid dat Amanda sou verskyn. Die botaniese tuin was besonder mooi daardie herfsoggend. Die son het deur die blare van die eeueoue bome gefiltreer en lig en skaduwee patrone op die pad geskep. Die kinders het in 'n ry gestap en aandagtig geluister na die gids se verduidelikings oor die verskillende plantspesies. Rafael en Michiel was stralend omdat hulle hul pa en Louisa daar gehad het. Elke nuwe ontdekking is met entoesiasme gedeel. Pa, kyk hierdie vleisetende plant, of Tannie Lou, hierdie is die grootste bamboes ter wêreld. Gustavus het opreg gelukkig gelyk, het die seuns met sy selfoon gefotografeer, vra aan die gids gevra, aktief deelgeneem. Vir enige waarnemer het hulle net soos 'n normale familie gelyk wat 'n dag in die park geniet. Dit was tydens die middagete-pouse dat Louisa 'n vrou opgemerk het wat hulle van ver af dopgehou het. Lank, atleties, perfek versorgde blonde hare, geklee in handelsmerk oefenklere. Sy was gedeeltelik agter 'n boom versteek, maar haar oë was op Gustavus en die seuns gefestig. Louisa voel haar hart vinniger klop. Sou dit Amanda wees? Sy gee 'n paar tree in die rigting van die vrou, wat onmiddellik omgedraai het en tussen die bome verdwyn het. Toe sy terugkeer na die groep, kyk Gustavus haar vraend aan. Enige probleem? Ek is nie seker nie, antwoord sy saggies, sodat die seuns nie sou hoor nie. Ek dink ek het iemand gesien wat ons dopgehou het. Gustavus se gesig word bleek. Amanda? Ek weet nie. Ek het haar nog nooit persoonlik gesien nie. Dit was 'n blonde, atletiese vrou. Dit was sy, bevestig hy, sy oë wat angstig die park deursoek het. Ek sal met die tuin se sekuriteit praat. Nee, Louisa hou sy arm vas. Moenie die kinders alarm nie. Sy is reeds weg. Ons sal net oplettend bly. Gustavus stem teesinnig saam, maar vir die res van die uitstappie was hy sigbaar gespanne, het sy kinders altyd naby gehou en voortdurend die omgewing nagegaan. Op pad terug huis toe, terwyl die tweeling agter in die motor geslaap het, uitgeput deur die avontuur, het Gustavus uiteindelik sy bekommernis uitgespreek. Dit raak ernstig, Louisa. Eers die oproepe, nou volg sy my kinders. Ek moet iets doen. Wat het jy in gedagte? Ek weet nog nie. Miskien 'n beperkende bevel. Of miskien moet ons vir 'n rukkie uit die stad gaan. Ek het 'n huis in Mosselbaai. Ons kon 'n paar weke daar deurbring totdat dit afkoel. En die werk. Die seuns se skool. Ek kan op afstand werk. En wat die skool betref wel, 'n paar weke sou nie soveel 'n verskil maak nie. Jou en hul veiligheid is belangriker. Louisa het die idee oorweeg. Ontvlugting het 'n uiterste oplossing gelyk, maar die beeld van daardie vrou wat hulle dopgehou het haar meer geraak as wat sy wou toegee. Kom ons wag 'n bietjie langer, stel sy voor. As sy nog iets doen, heroorweeg ons die idee van Mosselbaai. Daardie aand, nadat die seuns reeds in die bed was, het Gustavus se telefoon gelei. Dit was 'n onbekende nommer. Hy het gehuiwer voordat hy geantwoord het en dit op luidspreker geplaas sodat Louisa kon hoor. Hallo. Gustavus, skat, Amanda se stem het soet soos vergiftigde heuning geklink. Ek het dit geniet om jou en jou kinders vandag te sien. Wat 'n lieflike kinders. Soos jy. Hoe het jy hierdie nommer gekry, Amanda, vra hy, sy stem gespanne. Ek het my metodes, antwoord sy vaagweg. Net soos ek presies weet waar jy nou is. Mosselbaai, nie waar nie. By jou strandhuis. Die een wat jy vir jou eerste vrou as huweliksgeskenk gegee het. Louisa en Gustavus ruil verskrikte blikke. Hoe kon sy weet?
Wat wil jy hê, Amanda, vra hy en probeer sy stem ferm hou. Ek wil hê jy moet verstaan dat jy nie van my kan wegloop nie, antwoord sy, haar stem nou harder. Maak nie saak waarheen jy gaan nie, ek sal altyd weet. Ek sal altyd een stap voor jou wees. Ek is ernstig. Dit moet ophou. Ons het reeds 'n beperkende bevel teen jou aangevra. Die polisie soek jou na die voorval by die skool. Amanda lag, 'n klank wat rillings oor Luisa se rug gestuur het. Beperkende bevel? Hoe lieflik. Sal 'n stuk papier my keer om terug te kry wat myne is van regte. Ek was nooit joune nie, Amanda, antwoord Gustavus, die irritasie groei in sy stem. Ons het 2 jaar gelede 'n kort verhouding gehad. Dit is verby. Jy moet dit aanvaar en aangaan. Aangaan, haar stem styg 'n paar oktawe. Hoe kan ek aangaan as jy jou nuwe gelukkige gesinnetjie in my gesig vryf? Die oppaster. Ernstig, Gustavus. Jy het 'n persoonlike afrigter vir 'n oppaster verruil. Luisa is veel meer as 'n oppaster, verdedig Gustavus tot Luisa se verbasing. Sy is 'n ongelooflike vrou wat werklik vir my kinders omgee. Iets wat jy nooit gedoen het nie. Die stilte wat gevolg het, was vol spanning. Toe Amanda uiteindelik weer praat, het haar stem alle valse soetheid verloor, vervang deur 'n koue, berekenende koudheid. Jy sal spyt wees daaroor, Gustavus. Baie gou. Die verbinding is verbreek en net die geluid van die golwe wat op die strand breek, het oorgebly. Hoe het sy geweet waar ons is, vra Luisa en voel 'n koue in haar maag. Ek weet nie, antwoord Gustavus en vee sy hand deur sy hare in 'n teken van frustrasie. Miskien het sy ons motor gevolg, of miskien wat? Iemand kon haar vertel het, voltooi hy sy blik ver. Nie baie mense weet van hierdie huis nie, maar sommige wel. My assistent, my drywer, sommige betroubare werknemers. Dink jy dat een van hulle? Nie uit boosheid nie, verduidelik hy vinnig. Maar Amanda is manipulerend. Sy kon die kantoor gebel het en voorgegee het dat sy iemand anders is, noodgeval uitgedink het om die inligting te kry. Luisa knik en verstaan die logika. Wat doen ons nou? Nou, antwoord Gustavus, sy gelaatstrekke vasberade, verdubbel ons die voorsorgmaatreëls. Meer sekuriteitswagte, kameras oor die hele omtrek en geen kontak met die buitewêreld behalwe die streng nodige nie. Die volgende dae het in 'n vreemde mengsel van spanning en rustigheid verloop. Gedurende die dag het die natuurlike skoonheid van die plek hulle byna laat vergeet waarom hulle daar was. Die tweeling het dit geniet om die eiendom te verken, in die oneindige swembad te swem, sandkastelle op die private strand te bou. Snags het die volwassenes egter in 'n toestand van waaksaamheid gebly, het die kameras nagegaan en elke verdagte geluid gehoor. Gustavus het 'n paar uur per dag op afstand gewerk in video-oproepe met sy span. Luisa het hierdie tyd gebruik om geïmproviseerde lesse vir die seuns te gee, om te verseker dat hulle nie te ver agter geraak het met hul studies nie. Dit was tydens een van hierdie sessies, op die 4de dag in Mossel Bay, dat die huis se landlyn gelei het. Aangesien niemand behalwe Gustavus se vertrouelinge daardie nommer gehad het nie, het Luisa sonder aarseling geantwoord. Hallo? Wie praat, vra 'n vrouestem wat sy nie herken het nie. Luisa Olivier. Wie wil graag praat? Ag, die beroemde oppaster, die stem kry 'n minagtende toon. Hier is Helene Meiberg, Gustavus se ma, is hy daar? Luisa voel haar maag saamtrek. Gustavus se ma. Hy het selde van haar gepraat en van die bietjie wat sy geweet het hulle nie 'n hegte verhouding gehad nie. Ja, mevrou, 'n oomblik, asseblief. Sy het Gustavus in sy geïmproviseerde kantoor gevind, besig om 'n werksoproep te beëindig. Jou ma is aan die telefoon, lig sy hom in en probeer nie verskrik lyk nie. Gustavus frons, duidelik verras. My ma. Hoe het sy geweet ons is hier? Ek weet nie, maar sy wil met jou praat. Hy sug diep voordat hy die telefoon optel. Ma. Ja, ons is in Mossel Bay. Nee, dit is nie 'n vakansie nie. Dit is ingewikkeld, ek verkies om dit nie oor die telefoon te bespreek nie. Wat? Kom jy hierheen? Maar dit is nie nodig nie. Ja, ek verstaan jou bekommernis, maar... Goed. Ons sal wag. Toe hy ophang, was sy gesig gespanne. Sy kom hierheen. Blykbaar het iemand haar ingelig dat ons in Mossel Bay wegkruip weens 'n soort probleem. Amanda sluit Luisa onmiddellik af. Waarskynlik.
My ma het gesê sy het 'n anonieme oproep gekry, 'n vrou wat bekommerd is oor haar kleinkinders se welstand. Wat doen ons nou? Gustavus vee sy hand oor sy gesig, uitgeput. Niks. Ons laat haar kom. Helene Meiburg is nie 'n vrou wat 'n nee as antwoord aanvaar nie, glo my. Weet sy van Amanda? Van wat gebeur? Nie die besonderhede nie. Net genoeg om haar die eerste vlug van Kaapstad na Hermanus te laat neem, verduidelik hy. Sy kom môre. Die nuus het soos 'n bom in die relatief kalm atmosfeer wat hulle kon vestig, geval. Gustavus het die res van die dag sigbaar gespanne deurgebring, het die voorbereidings vir sy ma se aankoms nagegaan en mevrou Marlene spesifieke instruksies gegee oor haar voorkeure. Is jou ma soveel lysend, vra Luisa terwyl sy help om die gastekamer reg te maak. Kom ons sê sy het baie spesifieke standaarde, antwoord Gustavus diplomaties. En opinies. Baie opinies. Oor alles. Veral oor hoe ek my kinders moet grootmaak, bevestig hy met 'n sug. En oor wie naby hulle moet wees of nie. Die implikasie was duidelik, Helene Meiburg sou waarskynlik Luisa se teenwoordigheid nie goedkeur nie. Miskien is dit beter as ek afstand hou terwyl sy hier is, stel sy voor. Glad nie, protesteer Gustavus heftig. Jy is nou deel van hierdie familie, Luisa. My ma sal dit moet aanvaar. Familie. Daar was daardie woord weer, wat Luisa se hart vinniger laat klop het. Wat presies het Gustavus daarmee bedoel? Die volgende oggend was die tweeling opgewonde oor die aankoms van hul ouma. Hulle het haar nie gereeld gesien nie. Helene het verkies dat hulle haar in Kaapstad moes besoek, op noukeurig beplande geleenthede. Gaan ouma geskenke bring, vra Rafal terwyl Luisa hulle help om gepas aan te trek vir die geleentheid. Waarskynlik, antwoord sy terwyl sy Michiel se polohemp se kraag regmaak. Sy hou nie baie van ons nie, merk Michiel terloops op, wat Luisa verras. Hoekom sê jy dit, skat? Die seun trek sy skouers op. Sy kla altyd dat ons geraas maak. En een keer het ek haar vir pa oor sê dat ons glad nie soos ma lyk nie, net soos hy. Die opmerking het Luisa seer gemaak. Hoe kon 'n ouma so koud wees teenoor kinders wat reeds soveel verloor het? Ek is seker sy is lief vir julle, verseker sy en probeer oortuigend klink. Soms weet volwassenes nie regtig hoe om liefde te wys nie. Soos pa voorheen, vra Rafal. Ja, soos pa voorheen, stem sy saam en glimlag effens. Maar hy het geleer, nie waar nie. Dankie aan jou, Tannie Lou, sê Michiel en omhels haar spontaan. Pa glimlag veel meer sedert jy voorgegee het dat jy ons ma by die skool is. Die onskuldige opmerking het Luisa diep getref. Dit was waar, alles het verander sedert daardie dag by die skoolpartytjie. Hoe het 'n eenvoudige versoek van behoeftige kinders soveel transformasies ontketen? Helene Meiburg het stiptelik om 12:00 middag aangekom, gebring deur 'n familiedrywer van die lughawe af. Sy was 'n 58-jarige vrou wat 45 gelyk het, danksy 'n kombinasie van bevoorregte genetika, onberispelike versorging en, Luisa het vermoed, 'n paar diskrete chirurgiese ingrepe. Lank en elegant, onberispelik geklee in 'n buige linne ensemble, perfek gekleurde en versorgde breinhare, dun lippe permanent saamgetrek in 'n uitdrukking van ligte afkeuring. Ma groet Gustavus formeel en gee haar 'n vinnige soen op die wang. Goeie reis. Aanvaarbaar, antwoord sy en gee haar ontwerpershandsak aan mevrou Marlene sonder om eers na die huishoudster te kyk. Waar is my kleinkinders? Asof hulle geoefen het, verskyn Rafal en Michiel op die balkon, gedra soos Luisa hulle selde gesien het. Ouma groet hulle eenparig en kom nader vir die rituele soene. My liefies, antwoord Helene en ondersoek hulle krities. Rafal, jou hare is te lank. En Michiel, daardie hemp se kraag is skeef. Luisa, wat diskreet van die deur af dopgehou het, voel 'n steek van irritasie. Eerste ding wat die vrou doen, is om die kinders te kritiseer. En wie is jy, vra Helene skielik en let op haar teenwoordigheid. Luisa Olivier, stel sy haarself voor en kom nader om haar te groet. Ek is die oppaster, voltooi Helene en steek net 2 vingers uit in plaas van haar hele hand vir die groet. Gustavus het genoem. Eintlik is Luisa nou ons pedagogiese koördineerder, maar korrigeer Gustavus. Sy studeer pedagogiek en ontwikkel 'n gepersonaliseerde opvoedkundige program vir die seuns. Helene lig 'n perfek omlynde wenkbrau. Fascinerend. En ek neem aan jy help ook om ander areas van die huis te koördineer. Die insinuerende toon het niemand ontgaan nie.
Gustavus het sigbaar verstrak, maar voordat hy kon antwoord, verskyn mevrou Marlene om aan te kondig dat middagete bedien word en bied 'n geleentheid vir onderbreking. Gedurende middagete het Helene die gesprek oorheers met indringende vrae oor die seuns se skool, hul buitemuurse aktiwiteite en, natuurlik, die geheimsinnige rede waarom hulle almal in Mosselbaai weggekruip het. Ons kruip nie weg nie, maar, antwoord Gustavus geduldig. Ons neem net tyd om as familie saam te wees, weg van die stad se gejaag. As familie, herhaal Helene en werp 'n betekenisvolle blik op Louisa. Interessant hoe jou definisie van familie blykbaar onlangs uitgebrei het. Tye verander, maar, antwoord hy eenvoudig en weier om die aas te byt. Na middagete, toe die seuns onder toesig van een van die sekuriteitswagte na die swembad gegaan het, het Helene uiteindelik die onderwerp aangeroer wat haar duidelik gepla het. Gustavus, ons moet privaat praat, kondig sy aan en kyk direk na Louisa. Familiesake. Louisa kan enigiets hoor wat jy te sê het, maar, antwoord hy ferm. Sy is bewus van ons situasie. Situasie, herhaal Helene, die toon ironies. Is dit hoe ons dit nou noem? Ek het 'n baie kommerwekkende oproep gekry van 'n vrou wat beweer dat jy gemanipuleer word deur werknemers wat hul plek moet ken. Dit was Amanda wat jou gebel het, verklaar Gustavus, nie as 'n vraag nie, maar as 'n feit. En jy het haar geglo sonder om eers vir my te bel om te bevestig. Sy is bekommerd oor jou seun, verdedig Helene. Sê jy was emosioneel onstabiel, dat jy beïnvloed word deur sekere mense. Haar blik draai weer na Louisa, wat haar gesig voel warm word, 'n mengsel van skaamte en verontwaardiging. Amanda is 'n obsessiewe en potensieel gevaarlike vrou, verduidelik Gustavus stadig, asof hy met 'n kind praat. Ons het 2 jaar gelede 'n kort verhouding gehad, wat ek beëindig het. Sy het dit nooit aanvaar nie. Nou agtervolg sy ons, het selfs probeer om die seuns van die skool af te neem. Helene het opreg verras gelyk oor hierdie inligting. Sy het dit nie genoem nie. Natuurlik nie, antwoord hy droogweg. Net soos sy waarskynlik nie genoem het dat sy by die plekke waar ons kom, verskyn het, dreigemente gemaak het, leuns oor Louisa by die seuns se skool versprei het nie. Selfs dan dring Helene aan, en herstel vinnig, is daar iets ontstellend in hoe hierdie meisie, sy wys na Louisa met 'n kopbeweging, blykbaar 'n sentrale rol in my kleinkinders se lewens aangeneem het. Het Amanda genoem dat die seuns haar selfs ma genoem het. Gustavus sluit sy oë vir 'n oomblik, asof hy geduld soek. Dit was 'n geïsoleerde voorval, maar tydens 'n skoolpartytjie. Die seuns het gevoel op sy gesit. Deur jou skuld, beskuldig Helene. As jy meer teenwoordig was, sou hulle nie na ongeskikte moederlike plaasvervangers hoef te gryp nie. Deur my skuld, ja, gee Gustavus toe, en verras sowel sy ma as Louisa. Ek het vir 'n lang tyd as pa gefaal, en het myself in die werk verdiep om nie met die pyn van Elide se verlies te handel nie. Maar ek is besig om dit nou te verander. En Louisa was fundamenteel in daardie proses. Helene bestudeer haar seun vir 'n lang oomblik. Jy is betrokke by haar, was nie 'n vraag nie. Ma, moenie ontken nie. Ek ken daardie blik, Gustavus. Dit is dieselfde een wat jy gehad het toe jy Elise ontmoet het. Maar Elise was anders opgevoed, van 'n goeie familie en argitektuurgraad. Hierdie meisie is 'n oppaster vir die hemelse wil. Verskoon my, onderbreek Louisa en staan skielik op. Ek dink ek moet liewer gaan kyk hoe dit met die seuns gaan. Sonder om te wag vir 'n antwoord, stap sy na die balkon, haar hart klop woes teen haar bors. Helene se woorde het haar so skerp pyle getref. Oppaster. Ongeskik. Moederlike plaasvervanger. Elke term pejoratief gelaai, wat haar as 'n indringer en opportunis beskryf. Maar die ergste wat haar regtig ontstel het, was die beskuldiging dat Gustavus betrokke by haar was. En die manier waarop hy dit nie dadelik ontken het nie. Wat het dit beteken? Was daar iets daar wat sy selfs nie kon toegee nie? Sy leun teen die balkonreëling en kyk na die seuns wat gelukkig in die swembad speel. Sy het daardie kinders liefgehad asof hulle haar eie was, dit was onteensiglik. Maar haar gevoelens vir Gustavus was ingewikkeld. Sy het sy onlangse transformasie as pa bewonder, sy intelligensie en vasberadenheid gerespekteer. En ja, sy kon nie ontken dat daar 'n aantrekkingskrag was nie, 'n verbinding wat die afgelope weke gegroei het. Moenie dat sy jou raak nie, Gustavus se stem klink agter haar en skrik haar. Jou ma is net bekommerd oor julle, antwoord sy diplomaties. My ma is bekommerd oor die voorkoms, korrigeer hy en posisioneer homself langs haar op die reëling.
Sy was nog altyd. Sy het haar hele lewe lank met 'n man getrou wat sy skaars verdra het en het 'n glimlag vir die Kaapstadse samelewing behou. Selfs dan, sy het 'n punt, gee Louisa toe. Ek is nie wie die seuns nodig het nie. Hulle het jou nodig, hul pa. Hulle het ons albei nodig, verklaar Gustavus en draai om haar aan te kyk. Louisa, ek. Wat hy ook al sou sê, is onderbreek deur die harde lui van die telefoon binne die huis. Albei kyk na mekaar, dieselfde gedagte wat deur hul gedagtes gaan, Amanda. Gustavus hardloop om te antwoord, te gevolg deur Louisa. Helene het reeds die telefoon in haar hand. Wie is dit, vra hy. Riaan, jou prokureur, antwoord Helene en gee om die telefoon. Gustavus praat vir 'n paar minute, sy uitdrukking verander van gespanne na verlig. Toe hy ophang, was daar 'n versigtige glimlag op sy gesig. Ons het die beperkende bevel gekry, kondig hy aan. Amanda is amptelik verbied om naby enige van ons te kom, of enige soort kontak te maak. Riaan stuur afskrifte van die bevel aan die plaaslike polisie, aan die seuns se skool, aan ons woonstelkompleks in Hermanus, en ook hierheen. Dit is wonderlik, roep Louisa uit en voel 'n gewig van haar skouers afval. Moenie naïef wees nie, onderbreek Helene koud. 'n Stuk papier sal nie 'n vasberade vrou keer nie. Vir die eerste keer stem Louisa met haar saam. Jou ma is reg, Gustavus. Ons moet waaksaam bly. Helene het vir 'n oomblik verras gelyk oor die instemming, maar het gou haar kritiese uitdrukking herwin. Ten minste het die meisie 'n bietjie sin. Die res van die dag het in 'n gespanne vrede verloop. Helene het daarop aangedring om die kleinkinders te monopoliseer, hulle vir 'n wandeling oor die eiendom geneem, vra oor die skool, oor hul vriende, oor Louisa gevra. Ouma het 'n klomp dinge oor jou gevra, vertrou Rafael haar later toe Louisa hulle help om gereed te maak vir aandete. Watter soort dinge, vra sy en probeer gemaklik klink. Of jy hier by die huis slaap, antwoord Michiel. Of jy en pa baie alleen is. Sulke dinge. Louisa voel haar gesig brand. En wat het julle geantwoord? Dat jy die beste persoon in die wêreld is, roep Rafael entoesiasties uit. Dat ons lief is vir jou en dat pa ook lief is vir jou. Rafael sensureer Michiel en kyk senuweeagtig na die deur, asof hy vrees dat iemand sou hoor. Dit was 'n geheim, onthou jy? Watter geheim, vra Louisa, opreg verward. Dat pa lief is vir jou, verduidelik Michiel asof dit vanselfsprekend is. Hy het die ander dag vir mevrou Marlene gesê, toe hy gedink het ons luister nie. Het gesê hy weet nie wat om te doen nie, want hy het verlief geraak op Lou. Louisa se wêreld het vir 'n oomblik stil gestaan. Gustavus het dit gesê. Was hy besig om verlief te raak op haar? Of was dit net die vrugbare verbeelding van kinders wat 'n ma en 'n pa saam wou hê? Ek dink julle het verkeerd verstaan, sê sy uiteindelik en probeer haar stem ferm hou. Jou pa en ek is net vriende, dis al. Maar hy is anders as jy naby is, dring Rafael aan. Glimlag meer. Sy oë glinster. Dit is dieselfde manier waarop Pieter se pa na sy ma kyk, voeg Michiel by met die wysheid van sy 8 jaar. En hulle is getroud. Louisa het nie geweet wat om te antwoord nie. Gelukkig is sy gered deur mevrou Marlene se oproep wat aankondig dat aandete oor 10 minute bedien sou word. Gedurende aandete kon sy nie help om Gustavus diskreet dop te hou nie, en soek na tekens van wat die seuns genoem het. Was hy regtig besig om verlief te raak op haar? En nog belangriker, wat het sy vir hom gevoel? Helene, op haar beurt, het Louisa dopgehou terwyl sy haar seun dopgehou het, 'n berekende glinstering in haar skerpsinnige oë. Nadat sy die tweeling in die bed gesit het, gaan Louisa na haar eie kamer, fisies en emosioneel uitgeput. Sy was op die punt om in te gaan toe sy verhoogde stemme uit die kantoor hoor kom Gustavus en Helene het gestry. Sy het geweet sy moes nie, maar kon nie help om stilweg na die halfoop deur te beweeg nie. Heeltemal onvanpas, Gustavus. Helene se stem klink verontwaardig. 'n Oppaster. Wat sal die mense sê? Ek gee nie om wat hulle sal sê nie, antwoord hy, sy stem ferm. Louisa is veel meer as 'n oppaster, en jy weet dit. Ek weet net sy is 'n opportunistiese meisie wat 'n ryk en kwesbare man met 2 kinders gesien het wat 'n moederfiguur nodig het, antwoord Helene suur. Perfek vir 'n meisie sonder familie, sonder sosiale posisie, sonder. Genoeg. Gustavus se stem verhef. Ek sal nie toelaat dat jy so oor haar praat nie. Louisa is die mees opregte, liefdevolle en onbaatsigtige persoon wat ek nog ooit geken het.
sy is regtig lief vir my kinders, nie uit verpligting of voorkoms nie. En jy? Is jy ook lief vir haar? Die stilte wat gevolg het Luisa se hart byna laat staan. Ja, antwoord Gustavus uiteindelik, sy stem sagter. Ek dink so, ek het dit nie beplan nie, ek het dit nie verwag nie, maar dit het gebeur. Luisa bring haar hand na haar mond en onderdruk 'n sug. Dit was dis waar. Dit was nie die seun se verbeelding nie. Dit is net dankbaarheid, seun. Helene se stem klink nou byna moederlik, oortuigend. Jy verwar dankbaarheid vir die sorg wat sy vir die seuns het met liefde. Ek verwar niks nie, maar ek weet presies wat ek voel. En het jy dit al vir haar gesê? Nog 'n stilte. Nee, gee hy uiteindelik toe. Ek wil haar nie bang maak of in 'n ongemaklike posisie plaas nie. Ons verhouding is ingewikkeld. Gustavus, Helene se toon verander subtiel, nou byna sameswerend. Dink jy regtig sy sal vir jou omgee, as dit nie vir jou geld was nie, vir die gemaklike lewe wat jy kan bied, 'n oppasser en 'n miljoener? Dit is so klitschy dat dit belaglik is. Luisa voel asof sy geklap is. Was dit hoe Helene haar gesien het? As 'n fortuinjagter? Erger nog, sou dit wees wat Gustavus in die geheim gedink het. Jy ken Luisa nie, sy stem was gespanne. Sy gee nie om oor geld of status nie. Almal gee om, skat, antwoord Helene met valse soetheid. Sommige is net beter om dit weg te steek. Sy kon nie meer verduur nie, Luisa het stilweg weggestap, haar hart swaar. Sy het na haar kamer teruggegaan en die deur toegemaak en daarteen geleun asof sy ondersteuning nodig het om regop te bly. Helene se woorde het in haar gedagtes weerklink. Opportunus. Sonder familie. Sonder sosiale posisie. Elke term het haar soos 'n skerp lem gesny en onsekerhede blootgelê waarvan sy nie eens geweet het sy dit gehad het nie. Die ergste was dat, in 'n sekere sin, Helene reg was. Watter toekoms kon daar tussen haar en Gustavus wees? Verskillende wêrelde, verskillende verwagtinge. Hy het iemand uit sy eie kring verdien, iemand wat die wêreld van die hoër samelewing met natuurlikheid kon navigeer, wat die tweeling kon bied aan verbindings en geleenthede wat sy nooit sou kon nie. En die seuns, hoe sou hulle reageer as hulle sou weet dat hul oppasser en hul pa wat uitgaan? Die idee het absurd gelyk as dit in woorde gestel is. Op daardie oomblik het sy 'n besluit geneem. Sodra hierdie krisis met Amanda opgelos is, sodra hulle terug is in Hermanus, sou sy bedank. Sy sou 'n ander werk kry, haar universiteit voltooi, haar lewe voortsit. Dit sou die beste vir almal wees, veral vir Rafael en Michiel. Met hierdie pynlike, maar wat sy as noodsaaklik beskou het, gedagte, het Luisa uiteindelik gaan lê, te uitgeput om self te huil. Buite het die see teen die rotse geklap in 'n konstante ritme, onverskillig teenoor die menslike dramas wat onder die dak van daardie strandhuis afgespeel het. Die dagbreek in Mosselbaai het 'n grys en bewolkte lig gebring, asof die weer Luisa se gemoedstoestand weerspieël het. Sy het min geslaap, het in die bed rondgerol terwyl Helene se woorde in haar gedagtes weerklink het. Toe sy uiteindelik opstaan, het sy diep donker kringe onder haar oë gehad wat selfs die diskrete grimering wat sy aangebring het, nie heeltemal kon verberg nie. "Sjoe, jy lyk vreeslik," merk mevrou Marlene op toe sy haar in die kombuis sien ingaan. Die huishoudster het pannekoeke vir ontbyt voorberei en die lug gevul met 'n soet en vertroostende aroma. "Dankie vir die eerlikheid," antwoord Luisa met 'n flou glimlag, terwyl sy vir haarself koffie inskink. "Slaap die seuns nog?" vra sy en probeer die gesprek weglei van haar uitgeputte voorkoms. "Ja, en die baas het op die strand gaan hardloop." Mevrou Helene het nog nie verskyn nie, lig Marlene haar in en verlaag haar stem toe sy die laaste naam noem. "Daardie vrou kan al die vreugde uit 'n kamer suig, nie waar nie?" Luisa het amper in haar koffie verstik, verras deur die huishoudster se openhartigheid. Sy is net bekommerd oor die familie. Bekommerd oor die voorkoms, dit is wat dit is, korrigeer Marlene en rol haar oë. "Dit was nog altyd so, van dat ek die Meiber familie geken het. Niks is belangriker as wat ander mense sal dink nie." Daar was iets vertroostend daaraan om te weet dat sy nie die enigste een was wat Helene se oppervlakkigheid raak gesien het nie. Tog kon Luisa nie die vrou se bekommernisse heeltemal ignoreer nie. Daar was waarheid in sommige van haar woorde, hoe pynlik dit ook al was om dit toe te gee. "Mevrou Marlene," begin sy huiwerig, "dink jy ek is op die verkeerde plek hier?" Die huishoudster stop wat sy doen en kyk haar ernstig aan. "Hoe so, meisie?
Ek is net 'n oppaster, verduidelik Luisa en verwoord vir die eerste keer die onsekerhede wat haar verteer het. Ek het nie 'n volledige opleiding nie, geen invloedryke familie nie, niks wat my kwalifiseer vir hê. Waarvoor? Om daardie seuns lief te hê asof hulle jou eie is, onderbreek Marlene. Om hulle te laat glimlag toe niemand anders kon nie. Om lewe terug te bring in die baas se oë. Luisa voel haar gesig warm word. Dit is nie so eenvoudig nie. Eintlik is dit baie eenvoudig, dring die huishoudster aan en kom nader om haar hande vas te hou. Luister, Luisa. Ek werk al meer as 20 jaar vir die Meiburg familie. Ek het minder Gustavus sien groot word. Ek het sy huwelik met mevrou Elise gesien. Ek het die geboorte van die tweeling en die tragedie wat daarop gevolg het, gesien. Nooit in al daardie jare het ek daardie huis so lewendig gesien soos in die afgelope weke nie. En dit is te danke aan jou. Die opregte woorde het Luisa diep geraak en trane in haar oë gebring. Maar mevrou Helene is reg, wat sal die mense dink, 'n oppaster en die baas. Marlene maak 'n gebaar van minagting. En sedert wanneer gee liefde om oor wat mense dink? As die baas van jou hou en jy van hom, is die res net geraas. Liefde. Die woord het tussen hulle gehang, vol moontlikhede en komplikasies. Luisa was nie gereed om haar gevoelens hardop te erken nie, selfs nie vir haarself nie. Maar om Marlene so terloops daaroor te hoor praat, asof dit vanselfsprekend was, het haar hart vinniger laat klop. Dit is ingewikkeld, mevrou Marlene, was al wat sy kon antwoord. Die lewe is altyd so, my skat, die huishoudster trek haar skouers op en draai haar aandag weer na die pannekoeke. Maar ons kry selde 'n kans om ware geluk te vind. As dit verskyn, sou dit dwaas wees om dit te laat gaan uit vrees vir wat ander sal sê. Voordat Luisa kon antwoord, hoor hulle haastige voetstappe op die balkon. Gustavus kom die kombuis binne, sy hare nat van die sweet van die hardloop, sy gesig ernstig. Mevrou Marlene, kan jy asseblief kyk of die seuns reeds wakker is? Ek moet met Luisa praat. Die huishoudster knik en werp 'n betekenisvolle blik op Luisa voordat sy vertrek. Het iets gebeur, vra sy, verskrik deur die dringendheid in sy stem. Riaan het gebel, verduidelik Gustavus en gaan sit aan die kombuistafel. Amanda is gisteraand in kennis gestel van die beperkende bevel. En sy het eenvoudig in die beampte se gesig gelag. Het gesê papiere beteken niks vir haar nie. Luisa voel 'n rilling oor haar rug loop. Dink jy sy kan iets probeer? Ek is seker sy sal, antwoord hy ernstig. Dit is hoekom ek besluit het dat ons vandag nog moet terugkeer na Hermanus. Die verklaring het haar onkant gevang. Terugkeer. Maar ek het gedink ons sou hier veiliger wees. Ons sou wees, as Amanda nie presies geweet het waar ons is nie, verduidelik Gustavus. Riaan het my gewaarsku dat, in gevalle soos hierdie, dit die beste is om nie geïsoleerd te bly nie. Ons moet wees waar daar meer mense is, meer sekuriteit, meer owerhede wat vinnig kan ingryp indien nodig. Dit het sin gemaak, alhoewel die idee om terug te keer na die stad waar Amanda hulle maklik kon vind, haar onrustig gemaak het. Die seuns sal teleurgesteld wees. Ek weet, sug hy. Maar dit is vir hul veiligheid. Op daardie oomblik kom Helene die kombuis binne, onberispelik geklee en gegrimeer ten spyte van die vroeë oggend. Veiligheid van wie, vra sy en vang die gesprek halfpad. Gustavus verduidelik vinnig die situasie en verras Luisa deur heeltemal eerlik met sy ma te wees oor die erns van die bedreiging wat Amanda verteenwoordig het. Ek het gesê 'n stuk papier sal nie 'n vasberade vrou keer nie, merk Helene op, terwyl sy vir haarself koffie inskink. Hierdie Amanda lyk soos die soort persoon wat nie daarvan hou om teëgegaan te word nie. Presies soos jy, ma, antwoord Gustavus met 'n ironiese glimlag. Helene ignoreer die provokasie. Terugkeer na Hermanus lyk vir my verstandig. Maar ek stel voor dat jy nie na jou woonstel gaan nie, Gustavus. Dit is die eerste plek waar sy sou soek. Ek het reeds daaraan gedink, stem my saam. Ons gaan na die woonstel wat ek in Campsbaai aanhou. Baie min mense weet van die bestaan daarvan, en dit het versterkte sekuriteit. Die voorbereidings vir die vertrek het onmiddellik na ontbyt begin. Soos verwag, was die tweeling teleurgesteld, maar die belofte dat hulle binnekort vir 'n behoorlike vakansie sou terugkeer, het die hartseer verlig. Luisa het hulle gehelp om hul tasse te pak toe sy besef dat hulle ongewoon stil was. Wat is fout, seuns, vra sy en vou Rafael se hemde versigtig op. Nog hartseer omdat ons moet gaan.
Dit is nie dit nie, antwoord Michiel en kyk na sy broer asof hy goedkeuring soek om voort te gaan. Dit is dat. Ons ouma gisteraand met pa oor praat het. Luisa se hart sink. Sou die seuns dieselfde gesprek as sy gehoor het? Wat het julle gehoor? Ouma het gesê jy is net by ons as gevolg van pa se geld, antwoord Rafal, sy groot oë vol kommer. Dat jy sal weggaan wanneer jy kry wat jy wil hê. Dit is nie waar nie, Tannie Lou, is dit, vra Michiel, sy stem effens bewende. Jy gaan nie weggaan nie, nee. Die vraag het Luisa soos 'n slag in die maag getref. Net ure tevore het sy besluit om die familie te verlaat sodra die krisis met Amanda opgelos is. Maar as sy nou na daardie angstige gesigte kyk, hoe kon sy dit selfs oorweeg om hulle te verlaat? Ek is lief vir julle, antwoord sy uiteindelik en kniel om op hul hoogte te kom, meer as wat ek kan verduidelik. Julle is soos kinders vir my. Hoekom het ouma dit dan gesê, dring Rafal aan. Soms sê volwassenes dinge wat nie waar is nie omdat hulle bang is, verduidelik sy versigtig. Jou ouma is bang dat ek probeer om julle ma se plek in te neem. Maar ons ma is in die hemel, redeneer Michiel. Sy kan nie meer vir ons sorg nie. En pa het gesê jy neem niemand se plek in nie, voeg Rafal by. Het gesê jy het jou eie spesiale plek in ons familie. Die kinders se eenvoudige woorde het Luisa diep geraak. Het jou pa dit gesê? Ja, hy het met ouma gestry, bevestig Michiel. Dit was nadat sy gesê het jy sou ons verlaat as jy geld kry. Pa was baie kwaad. Hy het gesê hy vertrou jou meer as enige iemand anders, voltooi Rafal. En dat ouma nie weet waarvan sy praat nie. Elke openbaring was soos 'n stukkie legkaart wat in mekaar pas en wys 'n beeld wat Luisa te bang was om duidelik te sien. Gustavus wat haar vir sy ma verdedig, haar vertrou, haar 'n spesiale plekke in die familie gee. Julle moes nie na volwasse gesprekke luister nie, waarsku sy saggies en probeer tyd wen terwyl sy die inligting verwerk. Dit was nie opsetlik nie, verdedig Michiel homself. Ons was op pad om water in die kombuis te kry en hulle het hard gepraat. Ja, en ouma het nog iets vreemds gesê, voeg Rafal by en frons terwyl hy probeer onthou. Iets oor jou en pa wat uit verskillende wêrelde kom. En dat jy ons nooit sou kon gee wat ons regte ma sou gee nie, voltooi Michiel, sy stem sak tot byna 'n fluistering. Maar ek dink sy is verkeerd. Jy gee ons reeds alles wat ons nodig het, Tannie Lou. Luisa voel trane in haar oë brand. Hoe kon sy aan 8-jarige kinders die kompleksiteite van sosiale klasse, die verwagtinge van die hoër samelewing, die subtiele maar diep gewortelde vooroordeele wat mense soos Helene gedra het, verduidelik? Jou ouma wil net die beste vir julle hê, sê sy uiteindelik. Sy het 'n ander idee van wat dit beteken, maar haar liefde is eg. Maar sy is verkeerd oor jou, dring Rafal aan met die absolute sekerheid wat net kinders besit. Ja, sy is 'n stem van die deur af saam. Almal draai om Gustavus te sien wat daar staan, sy hande in sy sakke, moeilike uitdrukking op sy gesig. Hoe lank het hy geluister? Pa, roep die tweeling eenparig uit en lyk effens skuldig dat hulle betrap is dat hulle skinder. Het julle klaar gepak, vra hy en kom die kamer binne. Byna, antwoord Michiel. Tannie Lou help ons. Uitstekend. Kan julle afgaan vir 'n sap? Mevrou Marlene het daardie passievrugtesap gemaak waarvan julle so hou. Ek moet 'n minuut met Tannie Lou praat. Die seuns gehoorsaam dadelik, nie sonder om nuuskierige blikke na die volwassenes te werp nie. Toe hulle alleen was, voel Luisa haar hart vinniger klop. Sy staan van die vloer af op en maak senuweeagtig haar blouse reg. Hoeveel het jy gehoor, vra sy. Genoeg, antwoord Gustavus en kom nader. Genoeg om te weet dat my kinders skerpsinniger is as wat ons gedink het. Kinders is gewoonlik so, stem sy saam en probeer 'n ligte toon handhaaf. Luisa, begin hy nou ernstig, oor wat my ma gister gesê het, ek wil hê jy moet weet dat ek nie haar opinie steel nie. Ek weet, antwoord sy vinnig en kyk weg. Moenie bekommerd wees nie. Nee, jy verstaan nie, dring hy aan en gee nog 'n tree in haar rigting. My ma kom uit 'n generasie en 'n sosiale kring waar huwelike geriefsreëlings was, waar mense soos jy en ek nie kon saam wees nie. Die sin het tussen hulle gehang, vol implikasies. Saam wees. Wat presies het dit beteken? Gustavus, ons hoef nie hierdie gesprek nou te hê nie, probeer Luisa en voel skielik kwesbaar. Ons het meer dringende dinge om op te los. Daar is niks meer dringend as dit nie, verklaar hy met verrassende heftigheid. Want as daar een ding is wat hierdie situasie met Amanda my geleer het,
is dit dat die lewe onvoorspelbaar is. Dat ons nie gevoelens kan uitstel en dink dat daar altyd tyd sal wees nie. Gevoelens, herhaal sy, haar stem amper 'n fluistering. Ja, Luisa. Gevoelens, bevestig hy, nou so naby dat sy die warmte van sy liggaam kon voel. Gevoelens wat ek probeer ignoreer, rasionaliseer, beheer het. Maar ek kan nie meer nie. Luisa se hart het so vinnig geklop dat sy seker was hy kon dit hoor. Jy is my baas, herinner sy in 'n laaste poging om 'n emosionele afstand te handhaaf. Dit sou nie gepas wees nie, voltooi hy met 'n ligte glimlag. Soos my ma sou sê. Maar die waarheid, Luisa, is dat ons die lyn van gepas lankal oorskry het. Die oomblik toe jy ingestem het om voor te gee dat jy my kinders se ma is by daardie skoolpartytjie, het iets tussen ons verander. Jy weet dit. Dit was waar. Sedert daardie dag was niks meer soos voorheen nie. Die dinamika tussen hulle het subtiel verander en het ontwikkel van 'n formele verhouding tussen baas en werknemer na iets veel meer kompleks en diepgaande. Ek is lief vir jou, verklaar Gustavus uiteindelik, die woorde eenvoudig en direk, sonder fiteriasies of ompaaie. Ek het dit nie beplan nie, ek het dit nie verwag nie, maar dit het gebeur. En ek vermoed ek hoop dat jy dalk iets soortgelyks voel. Daar was dit. Die bekentenis wat sy die vorige aand deur die kantoordeur gehoor het, nou direk aan haar gerig, sonder tussengangers, sonder moontlikheid van misverstand. Luisa het gevoel asof die grond onder haar voete verdwyn het. Gustavus, ek begin sy, maar is onderbreek deur woes klop aan die deur. Mevrou Marlene het ingekom sonder om vir 'n antwoord te wag, haar gesig bleek van kommer. Meneer, ons moet nou dadelik gaan. Die sekuriteitswag het pas 'n verdagte motor op die toegangspad na die eiendom opgemerk. Die intieme atmosfeer het onmiddellik verdamp, vervang deur spanning en dringendheid. Amanda, vra Gustavus, reeds op pad na die deur. Ons weet nie seker nie, maar ons wil nie waag nie, antwoord die huishoudster. Die seuns is reeds in die motor en mevrou Helene ook. Luisa het vinnig die tweeling se tasse toegemaak en probeer kalm bly ten spyte van die groeiende paniek. Terwyl sy haastig met die trappe af is, kon sy nie ophou dink dat, weer eens, die noodlot blykbaar vasbeslote was om te verhoed dat sy en Gustavus hul definitiewe gesprek sou hê nie. Buite het die dag wat bewolk begin het, nou gedreig met reën, met swaar, donker wolke wat in die lug saamgepak het. 2 SUV motors met gepantserde vensters het by die ingang gewag en die engines was aan. Die tweeling was reeds in die eerste voertuig, saam met Helene, wat geïrriteerd gelyk het oor al die haas. Is dit regtig nodig, vra die matriarg toe Gustavus naderkom, dit lyk oordrewe dramaties, as jy my mening wil hê. Ek wil nie, ma, antwoord hy droogweg. En ja, dit is nodig. Amanda is potensieel gevaarlik en ek gaan nie die veiligheid van my kinders waag nie. Luisa het in die tweede motor geklim, gevolg deur Gustavus en mevrou Marlene. Die sekuriteitswagte het tussen die 2 voertuie versprei, almal sigbaar gespanne, en het met radio's en oorfone gekommunikeer. Wat weet ons, vra Gustavus aan die sekuriteitswag wat bestuur het. 'N wit Honda Civic is op die toegangspad opgemerk, meneer, antwoord die man terwyl hy die voertuig manoeuvreer. Dit is nie 'n algemene model hier nie, en dit kom stadig nader, soos vir verkenning. Amanda bestuur 'n wit Honda, bevestig Gustavus en ruil 'n bekommerde blik met Luisa. Die motors het teen hoë spoed langs die private pad gery en die teenoorgestelde rigting ingeslaan as waar die verdagte voertuig opgemerk is. Die plan was eenvoudig, om die hoofweg te bereik en direk na Hermanus te ry sonder om te stop. Is die seuns bang, vra Luisa en kyk angstig na die motor voor, waar sy die tweeling se koppies deur die agteruit kon sien. 'n Bietjie, antwoord mevrou Marlene. Maar mevrou Helene lei hulle af met 'n storie oor toe die baas kind was. Ten minste dit, dink Luisa. Helene kon moeilik wees, maar was duidelik lief vir haar kleinkinders en wou hulle op haar manier beskerm. Na mate hulle langs die kronkelende pad wat deur die bos gesny het, gevorder het, was die spanning in die motor tasbaar. Elke draai, elke nouer gedeelte tussen die bome het 'n potensiële hinderlaag gelyk. Luisa het besef dat sy Gustavus se hand styf vasgehou het, sonder om eers te onthou wanneer sy daardie kontak gesoek het. Dit was toe hulle by 'n besonder smal deel van die pad kom, waar die digte plantegroei 'n ware boomtonnel geskep het, dat die sekuriteitswag skielik op die rem trap. Wat is fout, vra Gustavus, verskrik. Motor blokkeer die pad, meneer, antwoord die man en wys vorentoe.
'n paar meter verder, gedeeltelik versteek deur die draai, het 'n wit Honda Civic dwars oor die pad gestaan en die deurgang effektief geblokkeer. Die motor voor hulle, die een wat die tweeling vervoer het ook gestop. "Draai om," beveel Gustavus onmiddellik. "Ry terug na die huis." "Ons kan nie, meneer," antwoord die sekuriteitswag en kyk in die terspieël. Daar is nou nog 'n voertuig agter ons. Luisa draai om te kyk en sien 'n tweede motor, hierdie een swart, wat die pad blokkeer waarvandaan hulle gekom het. Hulle was vasgekeer. Amanda sou dit nie alleen doen nie, murmureer Gustavus, sy gesig bleek van kommer. Sy moes mense gehuur het. Of sy bluf, stel die sekuriteitswag voor en gryp sy radio. "Ek sal met die span in die ander motor gaan kyk." Terwyl die man in kode met sy kollegas gepraat het Luisa haar oë op die wit Honda voorgehou. Sy kon nie sien of daar iemand binne was nie weens die afstand en die donker vensters. "Is die seuns reg?" vra sy en gryp Gustavus se arm. "Ja, Jorge het dit pas bevestig," antwoord hy en verwys na die hoof van die sekuriteit wat in die eerste motor was. "Hulle is bang, maar reg hè." "En nou?" vra mevrou Marlene, haar stem bewende ten spyte van haar pogings om kalm te bly. "Nou wag ons vir die polisie," antwoord Gustavus en gryp sy selfoon. Riaan het gesê hy het 'n kennis by die plaaslike polisiestasie. "Ek sal hom nou bel." Terwyl Gustavus vinnig oor die telefoon gepraat het en die situasie verduidelik het Luisa haar oë op die wit Honda voorgehou. Daar was iets vreemds aan daardie blokkade. Hoekom sou Amanda iets so voor die hand liggend doen, so maklik identifiseerbaar as 'n bedreiging? Dit het nie haar styl gelyk nie, wat tot dusver meer subtiel, meer manipulerend opgetree het. Haar vermoedens is bevestig toe, na 'n paar gespanne minute, die sekuriteitswag 'n kommunikasie oor die radio ontvang en sy gelaatstrekke verander het. "Meneer," roep hy en draai na Gustavus, "Jorge het naby die wit motor gekom. Daar is niemand binne nie. En die motor agter is ook leeg?" "Wat?" roep Gustavus uit, verward. "Hoe so leeg?" "Dit lyk asof hulle spesifiek hier gelaat is om ons te blokkeer," verduidelik die sekuriteitswag. "Wat beteken dat hy? Dat dit 'n afleiding is," voltooi Luisa, die skielike besef laat haar koud word. "As Amanda nie hier is nie, waar sou sy wees?" Die antwoord het soos 'n weerligstraal van verskriklike helderheid gekom, in Hermanus. "In ons woonstel." "Maar hoe sou sy weet dat ons vandag terugkom?" vra mevrou Marlene. "Iemand moes haar vertel het," antwoord Gustavus somber. "Iemand na aan ons." 'n Swaar stilte het oor die motor geval terwyl almal die implikasies verwerk het. As Amanda van hul terugkeerplanne geweet het, wat sou sy nog weet? En nog belangriker, wat sou sy beplan? "Ons gaan deurforceer," besluit Gustavus. "Jorge en die ander kan die Honda met ons motor op sy stoot. Ons moet so gou moontlik in Hermanus kom." Die operasie het byna 20 minute geneem. Die sekuriteitswagte, wat gekoördineerd gewerk het daarin geslaag om die wit Honda van die pad af te stoot, sodat die motors in 'n ry kon verbygaan. Dieselfde is gedoen met die voertuig wat die agterkant geblokkeer het. Uiteindelik vry, het hulle teen hoë spoed langs die kronkelende pad gery, elke sekonde het krities gelyk. Gustavus het verskeie oproepe gemaak, na die woonstelkompleks in Hermanus, en gewaarsku oor 'n moontlike indringer, na sy prokureur, en hom ingelig oor die voorval op die pad, na die Hermanus polisie, en 'n patrolliemotor by die woonstel aangevra. Luisa het die landskap vinnig by die venster sien verbygaan, haar gedagtes jaag. Wat sou Amanda beplan? Sou sy in hul woonstel kon inbreek? Fisiese skade kon veroorsaak? "Ek is bang," gee sy saggies aan Gustavus toe daar 'n pouse in sy oproepe was. Hy neem haar hand en druk dit gerusstellend. "Ons sal dit oplos, Luisa. Ek beloof." Die reis van Mosselbaai na Hermanus, wat normaalweg byna 3 uur sou neem, is in 'n bietjie meer as 2 uur afgelê, met die drywers wat elke reguit stuk benut het om spoed te wen. Toe hulle uiteindelik die stad binnekom, het die lig heeltemal donker geword. 'n Storm het gedreig om enige oomblik uit te breek. "Ons gaan nie direk na die woonstel nie," kondig Gustavus aan. "Eers sal ons my ma en die seuns by die Kampsbaai woonstel aflaai, waar hulle veilig sal wees. Ek moet by hulle bly," stel Luisa voor, alhoewel die idee om op daardie oomblik van Gustavus geskei te word, haar angstig gemaak het. "Nee," antwoord hy ferm. "Jy kom saam met my. Ek het jou aan my sy nodig." Die eenvoudige woorde het soveel betekenis gedra dat Luisa se hart saamgetrek het. "Aan sy sy?"
waar sy wou wees ten spyte van alle risiko's, van alle komplikasies. By die Kampsbaai woonstel het hulle Helene en die tweeling onder die beskerming van mevrou Marlene en 2 sekuriteitswagte gelaat. Die seuns wou nie geskei word nie, veral nie van Luisa nie, maar Gustavus het hulle met die belofte dat hulle binnekort sou terugkeer, oortuig. Gaan julle die slegte vrou vang, vra Rafal, sy groot oë vol kommer. Nee, die polisie sal dit hanteer, verduidelik Gustavus en omhels sy seun. Ons gaan net kyk of alles reg is in ons woonstel. Kom gou terug, vra Michiel en omhels Luisa styf. Belofwe, Tannie Lou. Ek beloof, antwoord sy en soen die bokant van sy kop. Ons sal terug wees voordat jy besef ons is weg. Om die seuns te verlaat was moeiliker as wat sy verwag het. Iets in die afskeid het gelyk asof dit 'n groter gewig dra as wat die situasie vereis het. Asof 'n deel van haar geweet het dat niks dieselfde sou wees wanneer hulle mekaar weer sou sien nie. In die motor op pad na die woonstel in Hermanus het Gustavus die oproep ontvang waarop hulle gewag het. Die polisie is by die woonstelkompleks, lig hy daar in en hang die telefoon op. Daar is geen tekens van inbraak nie, maar hulle gaan elke verdieping, elke moontlike ingang na. Dink jy sy sou regtig daar wees, vra Luisa en kyk by die venster uit na die nat strate deur die begin van die reën. Ek weet nie, gee hy toe. Maar ek verkies om nie te onderskat wat Amanda kan of nie kan doen nie. Sy het reeds gewys dat sy geen perke het nie. Hulle het by die luukse woonstelkompleks in Hermanus aangekom onder 'n stortreën. 2 polisievoertuie was by die ingang geparkeer en 'n groep offisiere het met die hoof van die gebou se sekuriteit gepraat. Gustavus en Luisa is ontvang deur die verantwoordelike hoofinspekteur, 'n middeljarige man met 'n ernstige uitdrukking. Meneer Meiberg, groet hy. Ons het die hele omtrek, alle ingange en uitgange nagegaan. Daar is geen tekens van inbraak nie. Jou woonstel is ongeskonde gesluit soos die werknemers rapporteer dat dit gelaat is. Gustavus het vir 'n oomblik verlig gelyk. Is jy seker? Amanda is baie slinks. Absoluut, bevestig die hoofinspekteur. Ons het mans op strategiese punte geposisioneer. As hierdie vrou probeer naderkom, sal sy onmiddellik aangehou word. Hulle bedank die hoofinspekteur en gaan na die woonstel, vergesel deur 2 polisiebeamptes. Toe hulle die deur oopmaak, het alles presies gelyk soos hulle dit dae gelede gelos het. Die groot sitkamer met 'n uitsig oor die see, nou getuister deur die storm, was onberispelik. Die seuns se speelgoed was in die kleurvolle bokse geberre, die boeke netjies op die rakke, die banke met perfek gerangskikte kussings. Dit lyk asof die hoofinspekteur reg was, merk Luisa op en voel 'n deel van die spanning van haar skouers afval. Sy was nie hier nie. Ons sal die res van die huis nagaan, net om seker te maak, dring Gustavus aan. Die polisiebeamptes het in die sitkamer gebly terwyl hulle die ander vertrekke nagegaan het. Die tweeling se kamer was onaangeraak, net soos Gustavus se kantoor en die hoofslaapkamer. Toe hulle by Luisa se kamer kom, in die area wat vir die werknemers bestem is, voel sy 'n onverklaarbare rilling. Wat is fout, vra Gustavus en let op haar huiwering by die deur. Niks, antwoord sy en stap die eenvoudige maar gemaklike vertrek binne. Net 'n vreemde gevoel. Met die eerste oogopslag het alles normaal gelyk. Die bed was netjies, die gordyne toe, die lessenaar met haar universiteitsboeke. Maar toe sy die laai van die nagtafeltjie oopmaak op soek na haar selfoonlaaier wat sy vergeet het, vries Luisa. Gustavus, roep sy, haar stem bewende. Kyk hierna. Onder in die laai, waar haar dagboek moes wees, was daar 'n opgevoude stuk papier. Toe sy dit oopmaak, vind hulle 'n boodskap geskryf in groot, onreëlmatige letters. Ek weet alles van jou, Luisa Olivier. Ek weet jy het jou ouers op 18-jarige ouderdom verloor. Ek weet jy het die universiteit verlaat weens 'n gebrek aan geld. Ek weet jy het 'n kerel gehad wat jou verneek het. Ek weet elke vuil geheimpie wat jy in hierdie dagboek geskryf het. En nou sal Gustavus dit ook weet. Onder die boodskap was daar 'n foto, Luisa wat in haar bed slaap, dieselfde bed, duidelik geneem sonder haar medewete of toestemming. My God, fluister sy en laat haar op die rand van die bed val, haar bene skielik swak. Gustavus neem die papier, sy gesig verwring in 'n uitdrukking van ingehoue woede. Sy was hier. In jou kamer. Terwyl jy geslaap het. Hoe is dit moontlik, vra Luisa en voel geskend, blootgestel. Die gebou het sekuriteit, kameras sê. Ek sal die hoofinspekteur bel, besluit Gustavus en haas hom na die deur.
Alleen in die kamer vir 'n oomblik voel Luisa 'n vrees anders as enigiets wat sy nog ervaar het. Dit was nie net die vrees vir haar fisiese veiligheid nie, maar die gevoel van absolute kwesbaarheid. Amanda was daar, het in haar goed gekrap, het 'n foto van haar hulpeloos slapend geneem. En erger nog, sy het haar dagboek geneem, waar Luisa haar intiemste gedagtes, haar geheime, haar gevoelens vir Gustavus en die tweeling geskryf het. Die hoofinspekteur het bevestig wat hulle reeds gevrees het. Amanda het op een of ander manier die gebou se sekuriteit omseil. Die kameras sou nagegaan word, maar die man het nie optimisties gelyk nie. Vasberade mense vind gate in enige stelsel, verduidelik hy. Veral as hulle iemand ken wat kan help. Iemand soos wie, vra Gustavus, die vermoede duidelik in sy stem. 'n Werknemer van die gebou, miskien. Iemand wat 'n sleutel, toegangskode, inligting oor die huis se roetine kan verskaf. Die idee dat iemand na aan hulle Amanda kon help, was ontstellend. Dit het beteken dat hulle niemand kon vertrou nie, dat hulle meer blootgestel was as wat hulle gedink het. Ons kan nie hier bly nie, verklaar Gustavus toe die polisiebeamptes uiteindelik vertrek het, en beloof om die sekuriteit te versterk en 'n breër soektog na Amanda te begin. Ons sal die seuns en my ma gaan haal, en ons sal almal na die woonstel in Campsbaai gaan. Luisa knik, steeds te geskok om te praat. Terwyl sy vinnig 'n klein tas met die noodsaaklikhede pak, kon sy nie ophou dink aan die gesteelde dagboek nie. Aan die woorde wat sy geskryf het oor haar groeiende gevoelens vir Gustavus. Aan die twyfel wat sy uitgespreek het oor haar plek in daardie familie. Aan die diepste vrese wat sy net aan daardie bladsye toevertrou het. En nou het Amanda dit alles gehad. 'n Gelaaide wapen gereed om teen haar gebruik te word. Die geluid van Gustavus se selfoon het die gespanne stilte verbreek. Hy antwoord vinnig en Luisa sien sy gesig bleek word na mate hy na die persoon aan die ander kant luister. Ons gaan dadelik, sê hy en hang haastig op. Dit was die sekuriteitswag van die woonstel. Amanda het pas daarheen gebel en na my ma gevra. Hoe het sy die nommer gekry, vra Luisa, verskrik. Ek weet nie, maar dit maak nou nie saak nie, antwoord Gustavus en gryp die motorsleutels. Wat saak maak, is dat sy altyd een stap voor ons is. En dit moet vandag eindig. Terwyl hulle haastig uit die woonstel gestap het, die reën wat buite hard geval het, het 'n stille besluit tussen hulle gevorm. Vanaand, op een of ander manier, sou die nagmerrie met Amanda eindig. Die storm wat oor Hermanus geval het, het die onstuimigheid wat Luisa en Gustavus in die gesig gestaar het, perfek weerspieël. Binne in die motor, wat deur die oorstroomde strate in die rigting van Campsbaai gery het, is die stilte tussen hulle slegs verbreek deur die konstante geluid van die ruitveers en die af en toe donderweer. Hoe kry sy dit reg, vra Luisa uiteindelik, terwyl sy die reendruppels by die venster sien afloop het. Hoe weet sy altyd waar ons is, wat ons beplan? Iemand help haar, antwoord Gustavus, sy hande wat die stuurwiel styf vashou. Dit is die enigste verduideliking. Iemand nou aan genoeg om toegang tot ons inligting te hê. Die vermoede het in die lug gehang, ongemaklik en onvermydelik. Wie kon dit wees? 'n Werknemer van die gebou. Iemand van Gustavus se span. Die lys van moontlikhede was angswekkend lank. My dagboek, murmureer Luisa, en voel haar maag saamtrek toe sy onthou. Gustavus, die dinge wat ek daar geskryf het. Dit maak nie saak wat jy geskryf het nie, onderbreek hy ferm. Niks wat Amanda kan sê of wys, sal verander wat ek vir jou voel nie, Luisa. Die woorde was vertroostend, maar kon nie die groeiende paniek binne in haar heeltemal kalmeer nie. Daardie dagboek het haar intiemste gedagtes, haar onsekerhede, haar vrese bevat, en nou was dit in die hande van 'n vrou wat vasbeslote was om haar te vernietig. Toe hulle by die woonstel in Campsbaai aankom, vind hulle die voorportaal in beroering. 2 sekuriteitswagte het gespanne met die portier gepraat, terwyl 'n polisievoertuig buite geparkeer was. Wat het gebeur, vra Gustavus en kom vinnig nader. Meneer Meiburg, die hoof van die private sekuriteit, tree vorentoe. Ons het 'n situasie gehad. Die betrokke vrou, Amanda Love, het daarin geslaag om die gebou binne te gaan. Wat, roep Luisa uit en voel haar bloed in haar are vries. Hoe? Blykbaar het sy haarself as 'n blomafleweringsdame voorgedoen, verduidelik die man, sigbaar skaam. Met uniform, oënskynlik wettige dokumente. Die protokolle is gevolg, maar sy het ingekom, voltooi Gustavus, sy stem gevaarlik beheers. Waar is my kinders? My ma. Hulle is veilig, meneer.
In die woonstel, saam met die huishoudster en 'n ander sekuriteitswag. Die vrou het nie so ver gekom nie. Waar is sy nou, vra Luisa en kyk senuweeagtig rond, asof Amanda enige oomblik kon verskyn. Sy het gevlug toe sy besef het ons het haar herken, antwoord die sekuriteitswag.